Dankie, Berbodes. You may be seated. Julle kan maar sit. Beskou dit beslis 'n groot voorreg om hier te wees vanaand. En ek weet nie of ek die naam reg kan uitspreek nie, Santa Maria, ek reken dis hoe jy dit uitspreek en dis my eerste geleentheid om hier in hierdie lieflike stad te wees. En die atmosfeer van goeie gemeenskap en mooi weer te geniet. Ons het nou die dag deur Phoenix gekom toe dit omtrent 111 was. Toe ons hier bo gekom het, wel, was ek omtrent gereed om 'n jas te soek. Is dit die klimaat die heel jaar omtrent soos hierdie? Iemand het gesê dit was omtrent die hele tyd so. Julle het nie 'n leë huis hier rond nie, het julle? Wat julle graag vir 'n rukkie wil verhuur nie? Hier is net 'n baie lekker plek om te woon met hierdie soort weer hier. Vir my gesê in die restaurant vandag gesê, wel, ons warmste tyd van die jaar is om en by Desember. Gesê hulle het iets gebraai buite in die agterplaas per Kersfees. Nou as julle van my are was, julle gebraai het in die agterplaas, sou julle jas aangehad het en oorbeskermings en gaan sit het op 'n stuk ys iewers om te braai. Dis goed dat God hierdie aarde so gemaak het dat ons almal gelukkig kan wees. As ons net so sou probeer wees, gelukkig lewe en dankbaar wees teenoor hom vir wat ons het. Ek is baie seker dat een van die groot foute met ons, dat ons nie dankbaar genoeg is vir wat ons het nie. Hy was so goed vir ons om vir ons soveel goeie goed te gee en ons waardeer dit blykbaar net nie soveel as wat ons behoort nie. Ek het die geleentheid gehad nogal heel wat te reis 'n paar keer om die wêreld en ander nasies en die mense te sien en hoe hulle moet lewe en alles. Daar's 'n ou gesegde wat sê, dis lekker om Amerikaner te wees. Wel, dis net 'n bietjie meer as 'n gesegde, dis die waarheid. Dis regtig 'n feit, dit is, dat waar ons baie het om te eet en in vrede, en ons probleem is gering is en ons amper in 'n millennium lewe, as dit ons net sonde uit die pad kan kry, glo ek, dan sou dit 'n millennium wees. Maar ons is bly egter om hierdie nasie te hê. Ons weet nie hoeveel langer ons dit op hierdie manier sal kan hê nie, maar ons vertrou dat dit sal wees totdat die Here Jesus kom. Hierdie is ons laaste groot houvas op beskawing, glo ons. En sien ander nasies hoe hulle opgestaan en geval het, en ons sien ons sin dieselfde pad volg. So ons is hartseer daaroor, maar tog weet ons dat dit net sê dat ons 'n stad het en 'n nasie wat nooit sal vergaan nie. Die lang gelede het ek na 'n boom toe gegaan waarin ek altyd gegaan het toe ek 'n klein seentjie was, en dit was so 'n pragtige groot boom. Dit was wat ons noem in die ooste daar, Midde-Ooste, 'n bekeboom. En hulle is 'n lang lewende boom en baie mooi wanneer hulle alleen staan, waar hulle nie versmoor word deur ander bome nie en gevorm is. En ek het gedink daardie boom sal vir verskeie geslagte staan. Maar julle weet, dis nou net 'n dun stammetjie en ek kon hou toe ek 7 of 8 jaar oud was daar altyd 'n fontein daaronder. Ek het altyd uit daardie fontein gaan drink. Die fontein is selfs opgedroog. Die boom is gedaan. Ek onthou die ou huis waarin ons gewoon het, dit was 'n hout huis. En ons het 'n klein, mamma het as speeltjie gehad, 'n spieël wat sy vasgespijker het teen 'n boom daar buite waar ons 'n klein wasbankie gehad. En ons sou inkom uit die veld en was en 'n ou meelsak gehad waarvan mamma 'n handdoek gemaak het. Ek weet nie of julle mense ooit so moes lewe nie, maar ons Kentuckiërs het baie swaar tye gehad. So, en ek onthou sy het altyd die touwtjies uit die onderkant daarvan uitgetrek en klein vraantjies gemaak soos wat afgehang het, en daardie grove handdoeke, en wanneer ons kinders 'n bad gekry het daarmee, en gevryf moes word, sou dit net amper die vel afskuur. En ek het altyd my pa gesien, 'n klein mannetjie, tog sterk, hy was 'n houtkapper. Hy sou trek inkom sy mou oprol wanneer hy gewas het. Hy was toe, reken ek in sy 20s of 25, 30 jaar oud, en het eislike groot spiere gehad en sterk. Ek het 'n man vir my hoor sê, dit was verlede jaar 'n man, hy het altyd vir ons gewerk, gesê hy het hom 'n 900 pond pikstomp alleen sien gaan. En ek het gedink, die arm van daardie man, ek het gesê, goeie, hy sal 150 jaar lewe, maar julle weet, hy het op 52 gesterf. Dit wys net dat ons hier geen blywende stad het nie, maar ons soek na een wat sal kom. Dis reg. Ons soek een wat vir ewig sal hou. En nou, Christen vriende, hierdie is my eerste keer by julle hier in julle stad.
En ek ag dit 'n groot voorreg dat julle pastore my uitgenooi het om te kom. En ek is hier om alles te doen wat ek kan vir die koninkryk van God. En ek's nie veel van 'n prediker nie, maar ek het die Here lief. As 'n goeie prediker om enigstens meer liefhet as wat ek het met my onkunde, wonder ek hoe hulle dit uithou, net in staat is om dit te verduur. Want partymal kry ek net soveel liefde in my hart vir hom, ek kan net skaars stil staan. En hierdie is nie net iets van dat ek begin oud word nie. Ek het hiermee begin toe ek net 'n seun was, net 'n klein seentjie. En ek het my lewe vir die Here Jesus gegee en hom van toe af gedien. Dit elke dag omdat ek weet ek nader die oewers aan die ander kant. Word dit elke dag liefliker. Ek het hom net lief soos die jare verbygaan. En ek het gekom om my gemeenskap te plaas en by julle broers en susters en almal van ons saam te trek vir die koninkryk van God om die seëninge van God by ons te hê. En om die boodskap wat die Here my gegee het vir julle te bring en na julle boodskap te luister wat God julle gegee het vir my. En ons sal vir die siek mense bid en kyk of daar enige iemand is wat by hierdie groot geleedere wil aansluit. Die denominasie nie net 'n gemeenskap met Christus sien. Ons verteenwoordig nie enige denominasie nie. Ons is vir hulle almal niks teen enige van hulle nie, maar wat ons self betref, staan ons net onafhanklik. En soos ek nou die dag gesê het, ons is hier besig om saam die net uit te gooi. Jesus het gesê die koninkryk van God kan vergelyk word met 'n man wat 'n net geneem en dit in die see gegooi het. En toe hy uit die net getrek het, die net ingetrek het, het hy allerlei soorte gehad. Natuurlik het hy goeie vis gehad en aaspreter, visse en krewe en waterskilpaaie en slange en padde. En alles wat in die water is, maar dis wat die herlewing vang, sien, dit is reg. Toe ons broers het op hulle hoek die net uitgegooi en onder op die volgende hoek die net uitgegooi. Nou kom ek om my net te voeg by hulle sin sodat ons ver kan uitreik, die al die pad om die stad. En te trek met alles wat ons het, en dis waarvoor ons hier is. Om saam te trek om te sien, ons kan net nie bekostig om, maar wat nou ons weet wat ons van Christus weet, is om elke poging aan te wend wat ons kan. Ons wil nie, niemand moet daardie glorieryke plek misloop, wat hy gegaan het om voor te berei nie. Verskoon my. En ons is hier om te help. Nou ek sal probeer en hulle sê dat daar nie enige van die broers was nie, ek dink nie hier, van die groot evangeliste soos broer Billy Graham of Roberts en daardie groot evangeliste nie. En waarskynlik het sommige van julle hulle gehoor, en ek kan veronderstel as 'n klein stad, en daar is heelwat finansies koppel aan 'n groot byeenkoms soos daardie. En ek reken broer Roberts se finansies beloop elke dag meer as $10,000-12,000 per dag per sy televisie, radio en sovoorts. En ek reken Billy Graham is dieselfde of miskien meer. Nou kon daardie manne na 'n klein plekkie soos hierdie toe kom. Hulle kan dit nie doen nie, sien. Maar toe die Here my geroep het, julle weet ek het nooit begin in enige radio of op televisie of enige iets nie, sodat ek nie sou, julle weet, vasgevang wees nie, sodat ek na enige plek toe kan gaan waar die Here my geroep het. Want ek het nie enige geld nodig nie, so ek het net geen program om te borg nie, hoegenaamd niks nie, net om te gaan en gemeenskap te hou met die mense, en waarna toe die Here my ook al sou roep om te gaan, en hy het groot voorregte gehad. Ek het gepreek net onlangs 'n 2-aand herlewing in 'n kerk met 20 kon huisves. En ek was in Bombay, India, waar ons 500,000 by een diens gehad het, en Durban, Suid-Afrika, omtrent 250,000, waar ek 30,000 rouheidene Christus as verlosser sien aanneem het in een altaar oproep. En ek het hulle omtrent 7 groot trokvragte sien neem, en daardie trokke hoeste wat 'n jeep sou wees teenoor daardie groot Afrika trokke daar, van net rolstoele, krikke en goed waarmee die inboorlinge mekaar gedra het onder uit die oerwoude. En die volgende oggend toe Sydney Smith, die burgemeester van Durban, Suid-Afrika, my geskakel en gesê het, gaan na die venster en kyk na die strand toe. En hier het 'n ry mense gekom waar 25,000 wonderwerke gedoen is in een gebed. En daar was hulle met hulle krikke en rolstoele, en die inboorlinge wat 'n week tevore oorlog gemaak het met mekaar, afgestap het, wat op daardie krikke en stitte gelê het, en sovoorts, wat die volgende dag afstap in vrede. Om mekaar en sing, alles is moontlik, glo net in hulle eie moedertaal. Dis wat die hele wêreld behoort te doen vanaand. Almal van ons een van hart en eendragtig net die glorieryke evangelie van die Here Jesus besing.
Nou in die boodskap wat ek het, sal ek probeer om dit net so eenvoudig as moontlik te maak, want as die eerste keer wat miskien was mense in die dienste. Dit mag eers vir julle 'n bietjie vreemdelik as dit so is, vra ek dat julle my net 'n rukkie sal verdra sien en altyd ondersoek wat ek sê. En as dit nie presies met die skrif ooreenstem nie, moet dit nie glo nie sien, want nou God kan dinge doen wat nie in die Bybel geskryf is nie. Hy is God. Hy kan enigiets doen wat hy wil sien, maar solank ek hom sien doen net wat hy beloof het om te doen, sal dit goed genoeg wees vir my, dis reg. So dan weet ek's op die regte pad dan, solank dit in die skrif is, God het beloof om dit te doen. En die manier wat hy dit gedoen het en die manier wat hy dit doen, ek glo hier is wat ek glo. Dan as hy ooit God was, hy nog steeds God te sien. As hy nie dieselfde God is wat hy was nie, dan was hy nie God nie sien, want hy is, as hy God is, moet hy oneindig wees. En dan, as hy oneindig is hy volmaak. En as God ooit enigiets doen sien, as hy, onthou net nou, as God ooit enigiets doen in die manier wat hy dit doen, hy kan nooit daardie manier verander nie, want julle sien, hy is volmaak. Nou, ek kan iets doen en jy kan iets doen en volgende jaar het ons 'n bietjie beter idee sien, want ons het 'n bietjie meer geleer en miskien is ons oor 10 jaar baie slimmer as wat ons was. Maar nie God nie, hy is oneindig sien, hy is volmaak van die beginne. En as God ooit gevra is om 'n besluit te neem, en die besluit wat hy neem moet vir altyd so bly, kan hy dit nie een keer op hierdie manier doen en op hierdie manier op 'n ander, hierdie een aanvaar en daardie een weier nie. Die manier wat hy die eerste keer optree, as hy nie elke keer so optree nie, het hy verkeerd opgetree die eerste keer sien, want hy is God. Hy kan nooit sy manier verander nie, want hy is God. Dan as hy oneindig, alomteenwoordig, almagtig en om God te wees, moet hy al daardie goed wees, so ons glo dit. En ek sal probeer in die verduideliking van die skrifte en lees en alles, dit net so eenvoudig te maak as wat ek weet hoe om dit te maak. En dan nou en volg dit noukeurig in die skrif, en dan sal ek julle vra om my te ondersteun met gebed, want en sou dit nie wonderlik wees as daar sou wees reg in hierdie stadjie van Santa Maria 'n groot herlewing sou uitbreek by al die kerke nie, sou wees, en die mense sou instroom oor hierdie berge, van onder oor die heuwels inkom om die heerlikheid van God te sien, al die kerke net aan die brand vir God en die klein verskilletjies op sy gesit en almal een van hart en eendragtig. Wel, dit sou wonderlik wees. Dink net, klein Santa Maria, bo langs die meerkus, sou die een wees wat was hierdie herlewing gehad het. Nou dis nie net waarskynlik nie, maar dis moontlik dat dit kan gebeur, hang af van die gesindheid wat ons inneem. Nou God stuur altyd sy gawes en dinge in die geslagte in die kerke in. En watter gesindheid die mense ook al inneem, dis die resultate van wat hulle kry, ons weet dit. God dring homself nie op enige iemand aan nie, jy moet hom wil hê. Nou niemand kan God verduidelik nie, jy moet God deur geloof aanvaar, want as dit nie geloof is nie, dan is dit nie God nie. En as ek God kon verduidelik, dan sou ek gelyk wees aan hom. En nou, ons kan dit nie doen nie, ons probeer nie. Maar die klein ding is wat hy ons gegee het, ons neem net sy belofte en glo dit en kyk hoe dit uitwerk, net presies soos hy dit sou doen, en as ons dit sal doen, is ek seker ons sal die heerlikheid van God sien. Nou ek wil julle nie laat in die aand hou nie, net so, ek weet julle is werkende manne, en ek het my hele lewe lang gewerk, so ek weet wat dit is, om huis toe te gaan en vroeg op te staan in die oggend en na 'n diens gesit het. Ek het 'n paar vreeslike langes gehad so, maar ons sal probeer om deur elke aand te kom sê. Nou dis 20 minute voor 9 in hierdie tyd, en ek veronderstel, miskien is julle diens gewoonlik uit rondom 9:30 en dit sal julle tyd gee om huis toe te gaan en julle rus te kry en môre aan terug te kom. Gebruik die telefoon en skakel iemand en kry die siekes en beproef dis in. En moenie inkom as julle net instorm soos hierdie en weer uitstorm nie. Julle mis dit 100 myl, julle sien. En as jy na my ou broers toe moes gaan, julle weet vir 'n ondersoek om uit te vind wat verkeerd was met jou, die eerste ding sou jy moes skakel en 'n afspraak kry.
En dit sou waarskynlik 2 of 3 maande neem voor jy 'n afspraak kry. Dan sal jy soontoe gaan en in die hospitaal bly, miskien vir 'n week of 10 dae in die hospitaal, en hulle doen niks vir jou behalwe om jou te ondersoek nie. En dan wanneer jy klaar is met dit alles, na maande van sweet en beproewinge en medisyne en oogkoeste alles, dan sê hulle jou net wat verkeerd is met jou. Sien, dis reg, en tog dring die mense van oral af in om uit te vind wat verkeerd is met hulle. Wanneer as jy net God sal glo met jou jaar, sal dit binne 'n minuut verby wees, sien. As jy net sien. Dis reg, en dit, jy moet egter glo en aanhou nou. Net deur geloof, ons glo dit en kyk hoe dit optree. Dan elke aand die skrifte wat ek gebruik, skryf ek partymal verskeie skrifte hier neer om na te verwys. En as ek na hierdie skrifte verwys en wat julle sien plaasvind, as dit nie vir julle natuurlik lyk nie, gaan huis toe en gaan dit na met die Bybel. Dan as julle dit aan my verskuldig, as dit nie God se belofte is nie, om terug te kom en my daarvan te vertel en dit hier bo op my lesenaar sit en te sê, "Broer, dis nie reg nie, dis nie skrif nie," sien. En as dit is, dit skrif is, dan is jy dit aan jouself verskuldig om dit te glo nie waar nie, want dit is God. Voor ons nou te veel tyd neem, en ek wil weer my broers bedank, ek veronderstel hierdie is predikers en so voort hierlangs, ek waardeer dit in julle lekerdom en lede van verskillende dele van die liggaam. Ons is reisigers hier, ons is pelgrims en ons kom om julle te besoek, wat op die reis is, ons wag vir die koms van die Here. Hier het ons geen permanente stad nie, ons gaan van plek tot plek en wag vir die koms van die Here. Dag na dag word ons ouer en weet nie watter minuut of ons jonk of oud is dat ons lewe so afgesny kan word nie. Dan moet ons God ontmoet en daar, hierdie is ons voorbereidingstyd, so laat ons nou voorberei om die Here te ontmoet wanneer hy kom. Laat ons hoofde buig en met die outeer praat voor ons sy woord lees. Nou met ons hoofde gebuig en ons harte ook net so, wonder ek in die gebou vanaand, voor ons begin, of daar diegene hier sou wees wat net hulle hand wil opsteek na God en sê, God, nog gedurende hierdie diens het ek 'n behoefte. Sal jy my behoefte voorsien, Here? Ek gaan my hand opsteek en net deur hierdie, God seën julle oral. Nou, hy sien wat onder jou hand is, in jou hart. Ons hemelse Vader, ons nader nou die troon van u genade. Nou ons sou nie deur die troon van geregtigheid kom nie, want as ons geregtigheid sou kry, sou ons almal sterf. Ons kon nie kom deur die troon van oordeel nie, maar ons is genooi om deur die troon van genade te kom, met die belofte wat ons Here vir ons gegee het, as julle die Vader enigiets in my naam vra, sal dit toegestaan word. Nou ons weet dat dit waar is, dit moet waar wees, dit is die woord. En ons glo hierdie Bybel is u onfeilbare woord, elke woord daarvan is van God, en ons hou daaraan vas en koester dit met ons hele harte. Jy weet hoe ons hierdie tyd van gemeenskap hier waardeer in hierdie lieflike stadjie en hierdie gawe broers en susters. Ons word herinner aan die vroeë dae toe die apostels byeengekom het toe hulle getalle klein was. Maar hoe die Heilige Gees onder hulle gekom en groot sonderlike dinge gedoen het, omdat die kerk vergader was. Dit was die vroeë apostoliese Katolieke kerk, ver terug van die begin af, by Pinkster. Ons bid Hemelse Vader dat, soos hierdie apostoliese Katolieke kerk bymekaar gekom het, dat u sal terugkeer vanaand in die vorm van die Heilige Gees. 2000 jaar sedert u kruisiging vir ons verlossing, die verkryging van ons vir ons ongeregtigheid, om 'n skeidingswater te voorsien deur die was van die water deur die woord, en nou om die woord lewendig te maak, dit lewend te maak en dit te laat gebeur. Dit verg 'n lewende, herreese God om dit te doen. Nou, Hemelse Vader, so ons vra vanaand dat u teenwoordigheid so groot onder ons sal wees, dat wanneer ons hierdie gebou verlaat vanaand, hierdie byeenkoms, selfs op die eerste aand, ons mag sê soos hulle wat van Emmaus afgekom het, daardie tyd na die opstanding, daardie oggend, u het heeldag saam met hulle geloop, met hulle gepraat, tog het hulle u nie herken nie. En Vader, ek is seker party van ons en baie van ons, en feitelik almal van ons hier,
het saam met u geloop en u het saam met ons geloop en tog was ons nie bewus daarvan nie. Maar toe die aandtyd gekom het, toe die vermoeidheid van die dag verby was, het u hulle vergader en die deure was toe en toe was u binne by hulle. Toe het iets gedoen net soos u dit gedoen het voor die kruisiging en hulle het erken op die manier wat u dit gedoen het, dat dit u was. Hulle toe het u uit hulle gesig verdwyn. Hulle het huis toe gehaas na hulle ander kamerade toe en gesê, waarlik, die Here het opgestaan. Sal u nie vanaand, Vader, soos ons vergader het en die deure om ons toegemaak het, sal u nie in ons midde verskyn en iets doen vanaand, soos u het toe u gewandel het in Galilea, in Kapernaum en verskillende dele van die wêreld nie, dat hierdie gehoortjie en ons almal saam die bewys van die opstanding mag sien. Die groot Messias van God lewe na 2000 jaar deur kritiese en donker plekke, maar tog kan hulle hom nie meer doodmaak nie, hy lewe vir ewig. Skenk dit, Vader. Ag ons, soos ons huis toe gaan vanaand, sê langs die pad soos ons gaan, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons gepraat het langs die pad nie, want ons vra dit in Jesus naam en om sy ontwil. Amen. Nou in Johannes die 12de hoofstuk en die 20ste vers lees ons vir 'n bietjie agtergrond vir 'n konteks. En daar was sekere Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het toe na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, meneer, ons wil Jesus sien. En dan in Hebreërs 13:8, verskoon my, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Nou hierdie is nogal 'n teks en vir 'n bietjie agtergrond kan ons sê dat hierdie Grieke dieselfde nuuskierigheid gehad het wat ek vanaand het. En ek glo ons almal sou hê. Daar's niemand wat ooit van Jesus gehoor het wat hom nie graag wil sien nie. As ek vir hierdie gehoortjie sou sê vanaand, hoeveel van julle sou graag vir Jesus wou sien? Ek veronderstel elke hand hier binne sou opgaan, dis reg. Laat ons dit net toets. Hoeveel wil hom graag sien? Laat ons sien. Sien daar? Sekerlik. Julle het van hom gehoor. Geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Nou, ons sal hom almal graag wil sien, sekerlik. Ek sou hom graag wil sien. Wel nou, as hy, dit sou ons in dieselfde posisie plaas as wat daar die Grieke was. Hulle het na Jesus toe gekom en gesê, het na die disippels gekom en gesê, meneer, ons wil Jesus sien. Ons, dis hulle begeerte. Ons wil Jesus sien. En Filippus het hulle soontoe geneem en hulle na Jesus toe gebring, hy en 'n ander apostel, en hulle het Jesus gesien. Hebreërs 13:8 het gesê dat hy dieselfde is gister, vandag tot in ewigheid. En as ons begeer om hom te sien, waarom kan ons nie dieselfde voorreg hê wat hulle gehad het nie? Nou julle sien, die skrifte kan nie lieg nie. Hulle moet waarheid wees, sien, hulle moet waar wees. Nou as die Bybel gesê het hy is dieselfde, dat moet hy dieselfde wees. Nou ek glo nie die Bybel is vir enige eie uitlegging nie. Ek glo dit is net soos dit geskryf is. Ek glo dat God een of ander standaard sal moet hê waar volgens hy die wêreld sal oordeel. Nou ek, soos julle almal weet, as 'n uur, ek het uit die Katolieke familie agtergrond gekom. En nou toe ek 'n jong seun was, natuurlik my vader en moeder het albei buite die kerk getrou, en buite die Katolieke kerk, en daarom was hulle nie aan enigiets behoort nie. En julle het my lewens van haar gelees, miskien as julle net in die boek is hier, 'n broer het hulle hier te koop en so voort. Nou, en dan daarin, toe ek 'n roeping van God gekry het, het ek begin wonder nou, toe ek na die kerk toe gegaan het. Die kerk sê dat God die wêreld sal oordeel volgens die kerk. Wel, ek het uitgevind daar is omtrent 900 verskillende kerke. En een sê hulle is reg en die ander een is verkeerd, hulle is reg en die ander een is verkeerd. Nou, dit is 'n bietjie verwarrend op daardie manier. Nou, as die Lutheraan reg is, dan is die Baptiste verkeerd. As die Baptist reg is, dan is die Methodist verkeerd, en dan het hulle soveel verskillendes.
So toe het ek gesien dat daar in die hele ding 'n verwarring was. Hoe kan God ooit laat dan mense bring na 'n volmaakte oordeel en dan soveel verskillende uitlaat? Een sis en oos so, een sê hierdie is reg en die ander sê nee dit is nie en hierdie ene is en so daardie en dit sou 'n bietjie verwarrend wees en ek kon nie glo dat 'n goedhartige hemelse Vader so iets sou doen nie. So toe het ek gedink wel waarmee het hy die eerste keer oordeel op die mense geplaas? Hoe het hy hulle gegee? Dit was in die gaan moet teruggaan na Genesis. So Genesis is die saadhoofstuk wat beteken begin. En die eerste ding wat God voor die mens geplaas het was gehoorsaam sy woord. En net een klipsie, nie 'n hele eislike groot hoofstuk nie. Net om die woord verkeerd te verstaan, dit het 'n bietjie te verdraai. Satan het leer te redeneer. En dit het die hele elke hartseer veroorsaak, ooit was elke siekte, elke dood. Elke klein siek babatjie, elke graf op die heel, net om een woordjie nie te glo nie, net dit nie heeltemal uitgegooi nie, maar dit net verkeerd aangehaal. Net redenasie. Is dit nie redelik dat God nie so iets sal doen nie? Hy het gesê, maar God het gesê, hy sou dit doen. Sien? En dan as God hierdie 6000 jaar van lyding toelaat, net as gevolg van om net een woord te neem en dit te mislei, en dit alles veroorsaak het, hoe gaan hy ons laat teruggaan met 'n ander woord wat heeltemal mislei is? So met iets oor 960 verskillende denominasies, hoe kan ons daar volgens oordeel? Almal wat hierdie of daardie sê. Lees ek in hierdie boek waar ook in die laaste deel van die boek van die Bybel dit gesê het, hy wat enigiets uit hierdie boek sal wegneem, of een ding daarby sal voeg, dieselfde sal weggeneem word uit sy deel van die boek van die lewe. Dis die geestelikes denominasies of so wat die woord verkeerd aanhaal of dogmas insit in plaas van die skrif. So voort in mense se eie idees vir hulle eie prestasie. Dit moet presies God se woord wees, net presies soos hy dit gesê het. Ek weet baie van ons het nie geloof nie en ek het nie geloof om al sy beloftes te laat waar vervul word nie. Maar ek sou beslis nie in die pad staan van iemand wat daardie soort geloof het nie. Soos ek dikwels gesê het, ek wens ek het genoeg geloof gehad soos Henog gehad het om 'n klein middagwandeling te neem en op te gaan huis toe saam met hom. Ek wens ek kon daardie soort geloof hê, maar as ek dit nie het nie, sal ek nie in iemand anders se pad staan wat dit het nie. Ek sal sê dank God vir daardie kosbare broer suster wat geloof het om reg uit die lewe uit te stap sonder om te sterf. En dit sou wonderlik wees. Glo dat daar 'n tyd kom dat wanneer daar 'n middag of 'n oggendwandeling van een of ander aard sal wees, en daar sal baie op aarde wees wat weggerap sal word in die wegraping by die koms van die Here. Ek glo ons nader daardie tyd. The Bible saying that he is the same. That's what I'm Nou, trying to get die Bybel sê dat hy dieselfde is. Dis wat ek by julle probeer kry. Dat julle moet besef dat die Bybel gesê het Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. And the Greeks wanted to see him. And they were Grieke wou hom sien taken to en him hulle is by na hom one toe of geneem his deur disciples. een van sy disippels. Then would Dan it not sou be dit nie possible moontlik if he wees is as the hy same dieselfde for is another vir nog 'n true ware disciple disipel to take om to jou him? na hom toe te neem, Let us see. ons hom te laat sien nie. Now, it's Nou been dit the was cry die of the versigtiging human van die heart menslike hart. since the dawn Van of die time begin van to tyd see af om God. God te sien. Job, Job, the die oldest oudste book boek in die Bybel, Bible, hulle the sê kind geskryf wrote is voor before Moses Genesis Genesis. geskryf het. Now, that Nou dat Moses of Job het uitgeroep, o dat ek mag weet, met ander woorde, weet waar hy woon. As ek aan die deur kan klop, as ek met hom kon praat sien, as ek net iewers kon sien dat ek aan die deur kon gaan klop, ek wil dit graag met hom bespreek. Elke mens probeer agter daardie gordyn kyk, weet dat hy van iewers afgekom het uit die duisternis, weet dat hy hier in die menslike lewe is en hy gaan weer eers daardeur. Elke mens probeer uitvind wat die deur is en hoe om waar ons vandaan kom en waarin ons gaan. Dit was altyd die versigtiging van die menslike hart. Tog as ons net vir 'n oomblik sou stop, hy is so werklik om ons tot daar is. Wel, hy is net oral. God is. Hy woon in elke skepsel wat lewe daarin het. Woon daar, elke plant, elke blom, al die res, God lewe daarin. But now, instead of going into that, which we might later, I want to get this point to you. Maar nou in plaas van om daarop in te gaan wat ons later mag hê, wil ek hierdie punt vir julle maak. Nou as Jesus in Santa Maria was vanaand, na watter soort persoon sou julle soek? Now we know that
his physical body, which was born of the Virgin Mary, Ons weet dat sy fisiese liggaam wat gebore is uit die maagd Maria wat gekruisig is en gesterf en begrawe en opgestaan het op die derde dag en opgevaar het na die regterhand van die majesteit omhoog. Daar sit vanaand 'n hoëpriester wat altyd lewe om voorspraak te maak volgens ons belydenis. Hy is ook 'n hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Net nou is hy daardie soort hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakheid. Nou die enigste manier, as ek al julle Lutherane gevra het, wat dink julle van hom? Wel, hy sou Lutheran wees. Al die Katolieke, hy sou Katoliek wees. Pinkster, hy sou Pinkster wees en so voort. Laat ons net, die enigste ware manier om dit uit te vind is dit. Laat ons uitvind wat hy gister was. En as julle kan sien wat hy gister was, dan moet hy dieselfde wees vandag en sal tot in ewigheid wees. Lê net die kerkliggaam op sy van hulle idees daarvan en laat ons net uitvind wat hy gister was. Onthou dat hy beloof is vanaf die tuin van Eden, van die heel eerste dag van sonde af, in die tuin van Eden gekom en God Adam en Eva na die oordeel geroep het. Het beloof die saad van die vrou sou die slang se kop vermorsel, 'n verlosser. Die volgende groot beweging vind ons Moses die groot, wel hy was 'n tipe van Christus, 'n wetgewer, priester, koning en so voort. Ons vind uit dat hy 'n volmaakte tipe van Christus was. Voor in die tyd van vervolging van die vyand weggesteek in die besies en net soos Christus was en uitgekom het, die kinders uitgelei het en so voort. En so vind ons daar dat Moses by die onder aan die einde van sy pad, hy nou gesê het na sy heen gaan dat die Here julle God 'n profeet sou oprig soos wat ek is. Nou, ons weet dat die hele Israel, al die Ou Testamente, altyd op hulle profete staat gemaak het. Hebreërs 1 het gesê, God het baie keer en op baie maniere gespreek tot die vaders deur die profete. Maar in hierdie laaste dag, deur sy seun, Christus Jesus, sien? Nou die Hebreërs, die manier wat hulle kon sê dat ons word oorkan in Deuteronomie geleer omtrent die 18de hoofstuk, as daar een onder julle is wat geestelik is of 'n profeet, sal ek die Here God myself aan hom bekend maak in visioene en met hom praat in drome. En as wat hierdie profeet sê gebeur, luister dan na hom, maar as dit nie gebeur nie, moet julle nie na hom luister nie, sien, want moenie daardie man vrees nie, want ek het hom nooit gestuur nie. Dis net redelik, as God enigiets stuur, ondersteun God wat hy stuur, so God stuur sy woord, God ondersteun sy woord. Nou man kan inkom en jou enigiets vertel. Wanneer God enigiets sê, dan ondersteun God net presies wat hy sê hy sal doen, want hy moet om God te wees. Hy kon nie belofte maak en dan nie daarby bly en dan God bly nie. Hy kon dit nie doen nie, sien, hy moet by sy belofte bly. Nou ons vind dan uit dat ons, die eerste keer wat ons vind dat hy op die toneel verskyn, daar's baie daarin wat ons deur die week sal optel. En dit invleg sodat julle 'n beter begrip daarvan sal kry, maar laat ons net begin met die lewe van Christus. Ons weet hoe hy gebore is uit die maagd op die ouderdom van 30 jaar oud is hy gedoop deur Johannes die Doper, in die woestyn ingegaan het en deur die duiwel versoek is vir 40 dae en nagte. En uitgekom en sy bediening begin het. Die eerste ding wat ons oplet nadat hy uitgekom het, wel Johannes het 'n teken bo hom gesien soos 'n lig. Vorm van 'n duif het afgekom uit die hemel, 'n stem wat uit daardie vorm van duif kom, die Gees van God. 'n Stem wat kom van die Gees van God, wat die duif die Gees van God was. Wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Nou dis die koning James 'n weergawe. Nou in die oorspronklike weergawe is soortgelyk, het dit gesê, in wie ek welbehaag het om in te woon, en God in Christus gewoon, ons weet dit. Hy het gesê, dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader wat in my woon, hy doen die werk, Johannes 5:19. Het hy gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen nie, maar wat hy die Vader sien doen, dit doen die seun ook net so. Nou God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. Nou ons glo almal dat die God in Christus was. Hy het
uitgebeeld wat God was. Hy was die uitgebeelde gelykenis van God. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. Nou ons vind uit dat toe hy hier was en hoe die mense hom geken het. Nou hulle was almal Joodse gelowiges na wie toe hy gekom het. Hy het na sy eie toe gekom. Nou daar's nie 3 rasse mense in die wêreld, laat hulle sê wat hulle ook al wil, daar's 3 rasse, Cham, Sem en Japhet se mense. Want dit het uit Noag ontspring uit die ark. Daar is 3 rasse mense. En so toe, dit was die Jood, Heiden en Samaritaan wat ons uitvind dat die Pinksterboodskap na hulle 3 gegaan het en Petrus met die sleutels en van toe af is dit dan vir almal. Nou ons vind uit dat Petrus op die dag van Pinkster aan die Jode en onder aan die Samaritane toe Filippus afgegaan en vir hulle gepreek het tot daar toe by die huis van Cornelius en toe was dit sien, die wêreld het dit gehad, het die evangelie gehad. Now let's notice closely now as we come in. Nou, laat ons nou mooi oplet soos ons inkom. Nou, ons sien hom afkom uit die wildernis. Onmiddellik begin die vonke spat van sy bediening. Genesings wat plaasvind en groot dinge wat plaasvind. And there happened to be one named Andrew. He had a brother named Simon. En daar is een met die naam van Andreas en hy het 'n broer gehad met die naam van Simon. Ek het die geskiedenis van sy vader geneem en van Petrus soos ons hom ken vanaand. Sy naam was toe Simon. En Andreas het hom gereed om Jesus te kom sien en vir hom gesê, hy was die Messias, hy was ten volle oortuig dat dit die Messias was. And when he came to Jesus looked at him. En toe hy na Jesus toe gekom het, het Jesus na hom gekyk. Nou onthou, hy is Messias en nou hier is wat hy gister was. And as soon as he looked at Peter, or Simon, he said, your name is Simon. Sodra hy na Petrus gekyk het of Simon, het hy gesê, jou naam is Simon en jy is die seun van Jona. That immediately Simon recognized it and accepted him. Maar die onmiddellik het Simon dit erken en hom aanvaar. Nou waarom sou daardie man op daardie voorwaarde, net omdat Jesus daardie dinge gesê het? Your name is Simon. Jou naam is Simon en jy is die seun van Jona. En hy het hom onmiddellik erken as die Messias. Waarom sou hy dit doen? See, he was taught in the scriptures by his father. Sien, hy is geleer in die skrifte deur sy vader, dat die Messias eendag sal kom en daar 'n groot oproer onder die mense sal wees. Altyd voor iets egs gebeur is daar 'n klomp vervalste goed wat rondom dit opkom, ons weet dit altyd. Dis die duiwel wat dit probeer om dit te vervals en onhou. Wanneer jy 'n vervalsing sien, onhou net dit spreek van 'n egte een wat kom, jy sien. Dis altyd, sien. Nou, ek kan net vir Jona hoor sê, Simon my seun, sy hare grys Jona en sê, ek het altyd gedink ek sou die dag sien wanneer Messias sou kom. Maar ek word nou oud, ek sal dit waarskynlik nie sien nie. Maar sien, jy en Andreas sit hier, moenie vergeet nie. Die Messias, daar sal 'n klomp goed opkom in julle dae. Julle mag hom sien. Ons het aan hom gesoek nou vir 4000 jaar, maar hy mag in julle geslag kom. En moet julle nie vergeet dat ons Bybel nie kan val nie, ons skrifte nie kan val nie. Hy sal 'n profeet wees van Moses, die een wat ons al hierdie jare geglo en die een wat ons uit Egipte gelei het vir ons gesê dat die Here ons God vir ons 'n profeet sou gee, net soos hy. En hy sal 'n Godprofeet wees. En julle sal hom daaraan uitken. En sodra Simon hierdie Jesus van Nazareth sien sê, jou naam is Simon en die seun van Jona, daardie goddelike ou vader wat hom onderrig het, was daar 'n volmaakte teken wat die profeet was, sien. Julle weet, hulle het vir hom gesê, is u die Christus, is u hierdie profeet wat veronderstel was om op te staan? Nou hy het homself bekend gemaak aan die man wat die sleutels van die koninkryk gegee het, wat die hoof van die kerk in Jerusalem was, deur hom te vertel wie hy was en wat sy vader se naam was. Nou dit was hoe hy homself bekend gemaak het aan Simon Petrus. En Petrus het hom erken as die Messias. Filippus het daar gestaan en dit het hom so opgewonde gemaak, want Filippus was 'n godvreesende man. Hy het gewag en gekyk.
God luister, moet dit nie vergeet nie. Hy sal net verskyn aan hulle wat na hom soek, niemand anders nie. Dis waarom Johannes daardie lig gesien het en hy is die enigste een wat dit gesien het. Johannes het getuig deur te sê, ek het dit gesien. Niemand anders het dit gesien nie. Toe Paulus daardie selfde lig gesien het, hom neergeslaan het Paulus die lig gesien, nie die manne wat by hom was nie, sien. Sien, onthou dat dit kom na hulle wat daarna soek, wat dit glo. Dis die enigste manier wat God homself openbaar, altyd het en altyd sal. Let op nou, Filippus het daar gestaan, toe hy dit sien plaasvind het. Hy het geweet van 'n man wat hulle saam Bybelskool gehad het en hulle was ortodoks. Hulle was regtig gelowiges in die boekrol en hulle gesoek na iets om te gebeur. En om die berg is enig van julle ooit in Palestina was van waar Jesus gespreek het. Dit was 15 myl om na waar hy sy vriend Nathanael gevind het. Nathanael het 'n boord gehad, olywe, en so het hy na die deur toe gegaan en die deur geklop en sy vrou het vir hom gesê dat hy buite in die tuin was. So hy gaan hom uit in die tuin en daar's Nathanael. Laat ons net inloer, kyk waaroor hy gebid het. Ek kan my voorstel om hom te hoor sê, Vader, ons het verlang na die Messias, die Verlosser, om ons vry te maak van hierdie Romeinse mag. O Vader God, sal ek lewe om die dag te sien wanneer hierdie Messias homself aan ons bekend sal maak. Ek het in u skrifte gelees waar hy kom. Moses het vir ons gesê dat die Here ons God vir ons 'n profeet soos hy sou oprig en ons hom sou ken. En Vader, ek verlang en wag vir daardie tyd. Ek het die skrifte bestudeer, ek het dag en nag in hulle gelewe. Net omtrent die tyd wat hy gesê het, Amen, en opgestaan het Filippus gesê, kom kyk wie ons gevind het. Ons het hom gevind, Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Wel, ek kan my voorstel Nathanael nou, ek sal net 'n drametjie gee, ek kan my voorstel Nathanael sê, nou Filippus, ek het jou geken as 'n baie gebalanseerde man. Net sekerlik het jy nie afgegaan aan die diep kant met iets nie. Jy weet, soos ons vandag so sê. Nou Filippus, ons het die skrifte te veel saam bestudeer. Nou kom sê jy vir my dat die Messias hier is. Nou, jy weet baie goed as daar die Messias kom, hy net na ons Fariseërs sou kom. Ons groep en net soontoe. Of hy sou, hulle sou die gange laat sak en hy sou afkom op die tempel by die groot tempel wat Moses gebou het en hy sou homself voorstel aan Caiaphas die hoëpriester. Ek is die Messias waarna julle soek. Sien, dis hoe hulle dit alles uitgewerk het, maar God het sy eie manier om dinge te doen, sien? Sien, hy het net presies volgens die skrif gekom, maar hy het die skrif verkeerd geïnterpreteer. Ek wonder as hy vanaand sou kom, of baie van ons dit nie heeltemal deurmekaar het nie. Maar die hoofsaak is, wees gereed wanneer hy kom, dis die ding. Maak nie saak op watter manier God hom stuur nie. Laat hom net kom soos hy die manier wat hy beplan het, vir hom om te kom. Party van ons het hom wat kom op 'n wit wolk, party op 'n wit perd, en geen hoe hy kom nie, net solank hy gereed is wanneer hy kom. Ek wil hom sien. En ek studeer hard om net presies te weet wat die skrif sê, sodat ek hom sal ken wanneer hy verskyn. Julle sien, kyk wat die skrif van hom sê. Nou, hy het gesê, nou kyk wie ons gevind het. Wel, natuurlik het die gesprek voortgegaan en laat ons inbreek, soos hulle om die oewer gaan. En ek het dit geneem van, hy het waarskynlik eendag om die berg gegaan, die volgende dag teruggekom. En op die volgende dag rondom gesê, ek kan Filippus vir Nathanael hoor sê, Nathanael, onthou jy die tyd toe jy vis gekoop het by daardie ou kerel met die naam van Simon? Ja, Jonas se seun, sekerlik. Jy weet nie eens genoeg geleerd het gehad om 'n kwitansieperiode te teken, 'n kaartjie dat hy die vis gekry het nie. Ja, sien, die Bybel het gesê Petrus was onkundig en ongeleerd. Hoeveel weet dit? Ja, meneer, hy het nie geleerd het gehad nie. Hy was nie een of ander kweekskoolgeleerde nie. En hy was 'n onkundige en ongeleerde man. En gesê, hy kon nie daardie kaartjie teken nie. Wel gesê, toe hy gekom het op die uitnodiging van sy broer Andreas, en hy het opgekom voor hierdie, wie ons ken as die Messias. En ek gaan vir jou sê waarom ek dit weet. Nou, jy weet, Nathanael, dat ek en jy weet die skrifte sê dat hy 'n profeet sal wees soos Moses. En sodra hy in die teenwoordigheid van Jesus ingestap het, het Jesus gesê, jou naam is Simon, jy is die seun van Jona. Nou, hoe sou hy dit weet as hy nie 'n profeet was nie? En ek hoor Filippus sê, jy weet Nathanael, dit sal my glad nie verbaas as, wanneer hy voor hom opkom, hy nie so sê, goeienaand Nathanael. Hy het gesê, ag, sê Nathanael, laat ek self gaan kyk.
Dis 'n goeie idee, julle weet. En eers kon hy dit skaars glo en hy is uitgenooi om self te kom kyk. Dis hy kan daar enigiets goed uit Nasaret kom, daardie klomp holy roll. Of julle weet, mense daaronder verskoon my. Kan daar enigiets goed daaruit kom? He said, "Come see for yourself." Hy het gesê, kom kyk self. Moenie by die huis bly en dit kritiseer. Kom vind uit, kom kyk. En moenie net die man se woord vat nie, ondersoek dit en kyk of dit skriftuurlik is of nie, sien. Kom kyk self. En op die pad rondom het hulle gepraat. Uiteindelik het hulle aangekom waar Jesus die genesingsdiens gehou het. Hulle Nathanael mag in die gebedsry gewees het, ek weet nie of hy mag buite in die gehoor gestaan het, maar toe hy Jesus die eerste keer gesien het en Jesus na hom gekyk het, het hy gesê, aanskoue Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Dit het die winde uit sy seile gehaal, by wyse van spreuke. Hy kon nie verstaan nie. Hy het gesê, Rabbi, wat beteken leraar, hoe het u my ooit geken? Hierdie is die eerste keer wat ons ooit ontmoet het. Hoe sou u my ken? En hy het gesê, wel, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. 15 myl om die berge, watter, oë, ek het jou gesien. Vinnig het daardie man herken dat hulle het nie profeet gehad vir 400 jaar nie, julle weet, en hy het onmiddellik herken dat dit hy was. So hy het na hom toe gehardloop en gesê, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Is dit reg? Hy het gesê, omdat ek dit vir jou gesê het jy geglo. Hoekom? Nou, dit was Jesus gister. As hy dieselfde is vandag, sou hy dieselfde ding doen, sien, as hy dieselfde gister is. Dis hoe hy homself bekend gemaak het aan sy mense, dis hoe hulle hom herken het. Nie aan sy leer nie, aan sy werke sien. Jesus het gesê, ondersoek die skrifte, dit is hulle wat van my getuig. En hulle dink julle het julle ewige lewe, en dit is die wat van my getuig. En as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. En as ek die werke van my Vader doen en julle kan my nie glo nie, wel, glo dan die werke wat ek doen. Hulle is diegene wat van my getuig. Die werke, bevestiging van die woord, dis wat getuig. Wel, sou dit nie dieselfde ding vandag wees nie. Die werke getuig. Hier is die woord wat so sê, hier is die werke wat van die woord getuig. Nou, hy kan nie verander nie. Hy moet dieselfde wees. Nou, daar het hulle daar gestaan, sekerlik, wat daar agter gestaan het, die groot hoëpriester en priester van die sinagoges, en almal van hulle wat daar staan en kyk, en natuurlik, moes hulle antwoord gee vir hulle gemeente, die werk was gedoen. Weet julle wat hulle gesê het? Hulle het gesê, hy is Beelzebub, 'n fortuinverteller, 'n duiwel. En Jesus het omgedraai en dit vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, sien, julle dit teen die seun van die mens sê, sal ek julle vergewe. Maar andersins, eendag kom die Heilige Gees om dieselfde werke te doen, en om 'n woord daarteen te sê, sal nooit vergewe word in hierdie wêreld, of die wêreld wat sal kom nie. Nou sien, kyk hoe daardie profesie voortswaai in ons dag. Julle sien maar woord daarteen te sê, sal nooit vergewe word in hierdie wêreld, of in die wêreld wat sal kom nie. En hier was Filippus, Petrus en hulle wat daar gestaan het, daardie Jode wat sê, hy is die seun van God, die koning van Israel, omdat hy daardie dinge voor hulle gedoen het. En die veronderstel te wees ortodokse het gesê, hy is Beelzebub, die duiwel, fortuinverteller, sien. En Jesus het getuig dat dit 'n ander dag sou kom deur die Heilige Gees, want die Heilige Gees is nie toegegee nie, hy was nog nie geoffer nie. So die Heilige Gees sou kom en dan daarteen te praat, omdat, wat is dit? Die Gees van God, wat die werke van God doen, 'n onrein gees, 'n duiwel te noem, sien? Nou, dis geprofeteer deur Jesus Christus, dat dit so sou gebeur, en dit moet so wees. Nou, laat ons hom oplet. Nou, onthou, daar's 3 rasse mense, dit was Ham, Sem en Jafet mense, dit het ons klere verander deur na die lande waarin ons gewoon het, en so voort. En dit het niks doen, God het hulle een bloed gemaak, die nasies. Of hy Chinees, Japanees of Afrikaan is, of Anglo-Saksies, of wat hy ook al was, hulle is almal een bloed. Kom almal van Adam af, sien.
En hulle word groot in verskillende dele van die land en trope. Nou, jy net enigiets neem, dit sal dieselfde ding doen. Jy kan 'n prairie wolf neem daaronder in Mexico, om laat woon op daardie rooi sandgrond, hy's rooier gekleer. Bring hom hier net op die wit sand, is hy witkleurig, soort van bruiner. Neem hom boontoe ver bo in die noordelike en ver bo in Brits Columbia, is hy sneeuwwit. Dieselfde prairie wolf. Presies. Dieselfde takbok sal kleur verander van rooi, bruin en swart. Ja, meneer. Hang af van die land waarin jy woon, die kos wat jy eet en so op en daardie. Nou dis hoe ons klere en dinge verander het, maar ons almal kom uit een ras. Dis die menslike ras, dis reg. Almal van daardie een boom af. Nou daar was die Jode. Hy het na daardie Jode toe gekom omdat hulle gesoek het na Messias. Nou ons het verskeie onder daar wat ons deur die dele van die week sal weef. En ons sal die res van die week sal ons hulle inweef en so voort. Maar kry net, neem net daardie twee daar, Petrus en hierdie man Nathanael. Dis hoe hulle geweet het dat hy die Messias was. Die enige het hy nodig gehad om deur Samaria te gaan. Nou dis die Samaritaan wat 'n ander ras van mense is en hy moes opgaan. Hy was op sy pad na Jerigo, net reg onder toe. Hy het opgegaan rondom Sigar, oorkant met Samaria en gestop by 'n stad Sigar. En hy het sy disippels ingestuur om kos te koop. En terwyl hulle in was, het 'n vrou, wel ons sou haar 'n vrou van slegte reputasie hier in hierdie land noem. Sy was verskeie kere getroud en so voort en sy het uitgekom na die put toe omtrent, ek veronderstel omtrent middag, toe hy hulle ingestuur het vir middagete en uitgekom het na die put toe. En daar sit die put is nog steeds daar. Dis 'n panorama, iets soos hierdie en ranke daaroor en daar's 'n stad, publieke put daar waar die mense kom om water te skep. En toe is sy uitgekom het na hierdie put toe omtrent 11:00 en miskien haar julle weet die dames hoe hulle krulle opgedoen het en julle weet en alles en hy so mag gewees het dat sy heel nog uit was en so pas wakker geword het. So ek weet nie wat die geval was nie, maar sy het uitgekom. En julle moet die vroue daar sien hoe hulle daar die water kan dra. En ek het hulle 5 liter kruik bo op hulle kop sien sit en een op elke heup en in die straat afgaan, net praat soos dames kan praat. Julle weet wat hulle koppe vir mekaar knik. Nooit 'n druppel mors nie. Jy praat van om perfek te loop. So hierdie vrou, sy kon nie uitkom saam met die res van die vroue nie sien, want sy was gemerk. In ons land is dit nie gemerk nie, maar daar is dit gemerk. Hulle sy kan nie assosieer met ander vroue solank as wat sy so lewe nie. So sy kan nie kom op dieselfde tyd wat die maagde gekom het. So sy het omtrent 11:00 uitgekom en daar's 'n put daar en 'n slinger en sy het gehad die hake gaan in hierdie groot kruik. Dit het hake daar aan, ons noem dit kruik. Hulle het dit toe emmer genoem, veronderstel ek dit aangesit en net begin om dit te laat sak. En sy het iemand hoor sê, "Vrou, bring vir my water om te drink." En sy het gekyk oorkant teen die muur. Daar sit soort van 'n middeljarige Jood. Nou ons weet dat hy regtig was volgens die skrifte. Hy omtrent was nog nie heeltemal 33 nie, maar hy moes 'n bietjie oud gelyk het. Julle weet in Johannes die 6de hoofstuk het hulle vir hom gesê, "Jy's 'n man nie ouer as 50 jaar nie en jy sê jy het vir Abraham gesien. Nou weet ons jy het 'n duiwel." Hy het gesê voor Abraham was, is ek sien. Hy het feite gelyk volgens dit, maar sy werk mag 'n groot las op hom geplaas. En hy het oorkant teen die put gesit en gesê, "Bring vir my water om te drink." Wel, die vrou het niks gedink het nie. Julle weet waarskynlik 'n vrou daardie soort, sy het gesê, "Meneer, dis nie gebruiklik vir u, 'n Jood, om vir my 'n Samaritaanse vrou vir enigiets te praat nie, want ons het niks met mekaar te doen nie." Segregasie sien. En hy het hulle sommer gou laat weet dat daar geen segregasie by God was nie, so en so. Het hy met haar gepraat en gesê, "As jy geweet het met wie jy praat, sou jy vir my water gevra het om te drink. Ek sou vir jou water bring wat jy nie hier kom skep nie." Sy het gesê, "Die put is diep en u het." Wat het hy gedoen? Nou, hy het kontak gemaak met haar gees sien en hy het gevang. Nou, hy het gesê hy moes soontoe gaan. Die Vader het hom gestuur, so hy moes soontoe gaan. Nou hier is die geval sonder om te weet wat hy gaan doen. Want Johannes 5:19 het gesê hy het niks gedoen tot die Vader hom gewys het nie. Maar nou moet hy vind, wat is hierdie vrou? Miskien het die Vader hom gewys om soontoe te gaan en nou is hy hier en hy weet nie wat om te doen nie, maar hier kom 'n vrou uit. Nou moet hy kontak maak met haar gees. O, ek hoop julle sien dit. En so toe praat het met haar, voer 'n gesprek en eintlik hulle het gepraat oor die plek om te aanbid en hulle verskillende stamme op denominasies en so voort. En hy het gesê almal die Vader soek diegene om hom in gees en waarheid te aanbid. So uiteindelik het hy gevind wat haar probleem was en hy het vir haar gesê, "Gaan haal jou man en kom hiernatoe." Sy het gesê, "Ek het nie 'n man nie." Gesê, "Jy het reg gesê, want jy het 5 gehad en die een by wie jy bly is nie jou nie."
goeieste. Kyk na die verskil tussen hierdie berugte vrou en daardie priesters. Daardie priester toe dit gedoen was, het hulle gesê, hy is Beelzebub, 'n fortuinverteller. But this little ill-famed woman, she said, "Sir, I perceive that you Maar are a hierdie prophet." berugte vroutjie, sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons Samaritane, ons weet daar kom 'n Messias, wat die Christus genoem word. And when he comes, this will be his sign. Wanneer hy kom, sal dit sy teken wees. Dis wat hy sal doen. Want hy het dit nooit een keer gedoen voor die heidene nie. Hulle het nie gesoek na enige Messias nie. Hierdie is hulle dag sien. Hulle, die Jode en Samaritane, het gesoek na heiden, want die Jood was net half Jood en heiden, wat die Samaritaan gemaak het. So he said, now, look, he said to this, So hy het gesê, nou kyk, hy het gesê vir hierdie, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet, wanneer die Messias kom, wat die Christus genoem word, sal dit sy teken wees. Hy sal ons hierdie dinge wys, wanneer hy kom. and Jesus said, Jesus het gesê, ek is hy wat met jou praat. away to the city she went. And Daar listen to na her die stad message. toe het sy gegaan en luister na haar boodskap. Kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het. Is dit nie die einste Messias nie? Well, if he's the same yesterday, today, and forever, Wel, as hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, is dit nie reg nie? En die skrif sê dat die mense, hy het dit nooit weer gedoen nie. the scripture says that the people believed on him because Die skrif of the sê dat die saying mense in of hom the woman. geglo het as gevolg Because van die they woord know van die that vrou, was the omdat sign hulle of the geweet het dit was die Messiah. teken van die Messias. And he's the En same hy is dieselfde yesterday, gister, vandag today, en and tot in forever. ewigheid. Dis reg, nou hy is. Sy het gesien dit was die teken van die Messias. Die Jode het dit gesien as die teken van die Messias. Now, just to push in just about 5 minutes Nou net om longer, in te druk, one net thing omtrent more. 5 minute langer Jesus van said, nog een before ding. the coming of the Jesus Son het of gesê, Man, voor die koms it van die would Seun come van die a mens, day sou like daar it was 'n dag in the kom, days of soos Sodom. dit was in die dae van Sodom. Now remember, always keep this in Nou, mind. hou dit God altyd is in gedagte, three, God you is know in it, drieë, julle weet sy syfers. God is God perfected word in threes, vervolmaak in drieë, soos like Vader, Son, Seun, the Holy Heilige Ghost, Gees and en so so forth. voort. Now notice, threes. Now there's always three classes Nou let of op people. drieë, nou daar's altyd Like drie Ham, Shem, klasse and Japheth. mense soos And Gam, there's three Sem en classes of Jafet. people usually En set daar's drie together. klasse That's mense wat believers, gewoonlik by mekaar sit, make-believers, dis and gelowiges, unbelievers. skyngelowiges en You have that ongelowiges. in every Jy place. het dit in elke And plek you do. en jy het. Now, and there's always been that. And look Nou here, en daar was Jesus altyd daardie, pattering nou kyk hier, Sodom. Jesus wat Sodom vergelyk, Like it soos dit was, will be at the sal coming wees of by the die Son of koms Man. van die Seun van die mens. Now look, Lot was a relative, a nephew Nou kyk, to Lot was 'n Abraham. familielid en neef Maybe van this week we'll Abraham. get in on Miskien sal ons Abraham hierdie some week of the ingaan op people. Abraham Now, van sy werk. and we see that Nou, en Lot ons sien sold dat Lot off and weggetrek went en down afgegaan into the het world. in die wêreld. In In Sodom Sodom in to om te live, lewe saam met wel die dinge with van die the things wêreld. of the world. He Hy het becomes die the hoofman chief van man die of the stad city, maybe geword, the miskien die mayor, burgemeester or of wat he's the stel hy. judge, Hy was die that regter judge in die the poort people. gesit en mense geoordeel. His Sy wife vrou het belonged behoort to in every elke society that was vereniging in wat the daar city. in die stad was, tog het Then hy he had 'n a bietjie touch van of God God. gehad. That's a type at the end time of the church that's in the world. Dis 'n tipe aan die eindtyd van die kerk wat in die wêreld is, nog steeds lewe in die dinge van die wêreld, die natuurlike kerk. Then there was a Sodomite, which you people here know what they were. Dan was daar 'n Sodomiet wat julle mense hier weet wat hulle was. Nou daar was Abraham was 'n tipe van die uitgeroepte kerk, nie in Sodom was nie. Wat ver agter hier bo op die dorpsgrond van die berg sit, bo die rykdom en sorge van die wêreld. Daar is jou drie klasse. Abraham called out, and the word church Abraham means uitgeroep en die called woord out. kerk beteken uitgeroeptes. Abraham die uitverkore kerk. Ons weet daar's 'n uitverkore kerk, ons weet dit. God het die kerk voorbestem. Dit gaan voor hom verskyn sonder vlek of rimpel. Hy het so gesê, ek hoop ek is 'n lid daarvan. En ek weet hoe jy 'n lidmaat daarvan kan wees deur te sterf vir jouself en daaruit gebore te word. Dis al. Now, but the church Nou maar die kerk uitverkore. Die Bybel het gesê in die laaste dae sou die anti-kris die einste uitverkorenes mislei. As dit moontlik was, maar dit is nie moontlik nie, sien, as dit moontlik was. Now notice, there's the Sodomites, there's Nou let op, Lot, daar die Sodomiete, daar's Lot die louwarme en hier is Abraham wat hier buite op hierdie dorre grond sit. Now one day there came up 3 visitors. Nou eendag het daar 3 besoekers gekom en daardie 3 besoekers het soos mans gelyk. They had dust on their clothes. They sat down with Abraham. Hulle het stof op hulle and klere Abraham gehad, hulle het went gaan and sit by killed a calf Abraham en Abraham het gegaan en 'n kalf doodgemaak, 'n bietjie mielebrood gekry en 'n bietjie melk. and some veal chops,
and come out and fed these angelic beings. En 'n paar kalfchops en uitgekom en hierdie engele wesens gevoed en hulle het geëet. Notice. And here they were. And two of them went down in Sodom. Let op, en hier was hulle, en twee van hulle het afgegaan in Sodom in, om vir Sodom te preek. Die een wat agtergebly het met Abraham gepraat. Now let's just take today. Now isn't it strange that the church Maar laat ons net vandag neem, nou is dit nie vreemd dat die kerk natuurlik buite in die denominasionele wêreld hulle 'n groot uitbasyning gehad het, twee groot predikers nie. Isn't it strange that ABERHAM Nie vreemd dat ABERHAM en GRAHAM nog nooit tevore in die hele wêreld getref het nie. Dan het ons broer Oral Roberts nog 'n groot man. And remember, these En nou so skeer of hierdie engele het afgegaan in Sodom in en hulle het nie enige wonderwerke gedoen nie. Net een nag is hulle met blindheid geslaan. En die prediking van die woord slaan die ongelowige blind, hy word verblind deur die woord. Now let's watch this one that preached to the church elected. Ons hierdie een dophou wat gespreek het vir die uitverkore kerk. Kyk omtrent 'n dag of twee voor dit. Is Abraham se naam verandering van Abram na Abraham. En Sarai SARRA na SARA, Sarah, prinses. En toe die een wat by Abraham gebly het, hy het sy rug gedraai gehad na die tent en hy het gesê: Abraham, where is thy wife Sarah? Abraham, waar is jou vrou Sarah? SARRA, dus Sarah, prinses. How did he know that God had changed his name? Hoe het hy geweet dat God sy naam verander het dag of twee tevore van Abram na Abraham, haar naam van Sarai na Sarah? Sien, kyk nou. En hoe het hy geweet hy was selfs getroud? En hoe het hy geweet hy het 'n vrou? Vroue het toe nie uitgehardloop en die man se plek ingeneem soos hulle vandag maak nie. Hulle het gebly in die kombuis waar hulle behoort het. Maar dit het verander sedertdien baie. En so toe vind ons uit dat sy in die tent agter was gesê het: "Waar is Sarah, jou vrou?" En nou Abraham het spesifiek gesê: "Nou, sy is in die tent agter u." Het gesê: "Abraham, ek kan jou besoek." Daardie persoonlike voornaam woord wat wys wie hy was net daar. Ek kan jou besoek volgens die tyd van die lewe. Nou, ons is gemengde gehoor, julle luister na julle dokter, ek is julle broer. Nou, hulle was oud, Abraham was 100 jaar oud en Sarah was 90, nou as man en vrou het dit opgehou, miskien 10, 15, 20 jaar tevore. Hulle het geen verhouding meer as man en vrou gehad. En Sarah het gegiggel wat ons noem in Kentucky. Julle hier noem dit glimlag of wat ook al, in haar mou gelag, ek dink dit is die uitdrukking. Sy het gesê, ek, nou nie hardop nie, ek. Het sy gesê, 'n ou vrou en my heer, wat Abraham was haar man, ook oud. En nou weer wel sê, soos jong mense, julle weet, ek ou vrou soos hierdie, en hy oud soos daardie, sy het gelag. And the angel, with his back turned to the tent, said, "Why did Sarah laugh?" En die engel met sy rug gedraai na die tent het gesê, "Waarom het Sarah gelag?" Sê van hierdie. Watter soort telepathy is dit? Kyk, God sou Sarah se lewe net daar geneem het, maar hy kon nie. Sy was deel van Abraham. En dis dieselfde ding vir die kerk vandag sien. Al ons ongeloof en dinge. Hy sou ons van die aarde afneem, maar hy kan nie. Ons is deel van Christus, julle sien. So hy vergewe ons van ons sondes sien. Hy sou haar geneem het. Ons sal later dieper ingaan in daardie dinge, want ons tyd gaan verby. Maar kyk. Nou Jesus het gesê, nou jy het gesê, wat was daardie man? Wie was hy? Abraham behoort te weet. Abraham het hom Elohim genoem. Is dit reg? The self-existing one, God himself. Die selfbestaande een, God self het vlees geword en wys dat God in die laaste dae het gesê, so dit was in die dae van Lot, so dit sal dit wees in die koms van die Seun van die mens. Dat God self in die vorm van die Heilige Gees so in sy kerk sou wees, so gevul dat hy sou beweeg en werk in die kerk. God in menslike vlees sien, wat dieselfde ding doen.
Nou, as die Jode daardie teken gehad het van die Messias aan die einde van hulle tyd en die Samaritane aan die einde van hulle tyd, want hulle het gekyk, ons het 2000 jaar van prediking en teologie gehad, dit was nog nooit tevore in die kerk nie. En nou, hier in die laaste dae, die afsluiting, met die belofte van Christus, en nog honderde beloftes, van hierdie dinge sou gebeur, dan as ons hom sou wou sien en wil weet wie hy is, moet hy dieselfde wees gister, vandag en tot in ewigheid. Dis reg. Moet dieselfde wees. Jesus het dit dieselfde beloof toe. Meneer, ons wil Jesus sien. Hoe sou jy hom ken as ek afgegaan het in Santa Maria vanaand en een of ander persoon gekry het wat aangetrek was soos hy was, met sandale aan en miskien 'n kleed aan en littekens oral oor sy gesig soos hierdie en spykermerke sy hand? Nou daardie die grootste skynheilige kon wees wat daar in die land was. Enige iemand kan dit naboots, sekerlik. Maar hoe ken jy 'n boom uit? Waarin het Jesus gesê sou jy hulle uitken? Aan hulle vrugte. Nou julle mense is sitruswerkers hier rond. Nou wat as jy geneem het as jy die lewe uit 'n lemoenboom kon neem en dit oor kan sit in en al die lewe uit 'n pomeloboom neem en die lemoenboom lewe in die pomeloboom sit, wat sou dit dra? Lemoene. Ek wil dis die lewe daarin wat voortbring wat dit is dit reg? Nou ek bedoel nie nou enting nie, ek bedoel om die lewe uit te neem. Dis wat die probleem vandag is, jy het te veel enting en nie genoeg uitsterf in die lewe uit en nuwe lewe ingeboor nie, dis wat dit is. Maar wanneer nuwe lewe, as jy die lewe uit 'n pampoen neem en dit in 'n wingerdstok gesit het, die lewe van die wingerdstok uit sou die wingerdstok pampoene dra, want dis die lewe wat daarin is. Dit sou beslis, dis die lewe wat daarin is, dis die lewe wat in die kerk is wat voorbring wat dit is. Sien? Nou sy lewe in hierdie laaste dae is in sy kerk en Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Ons glo dit, nie waar nie? Nou, as hy in hierdie vorm gekom het om hier te verskyn by die heidense kerk wat uitsien na hom om te kom, nou as hy die kerk net reguit laat inry op teologie alleen, dan het hy iets gedoen vir die Jode en Samaritane wat hom vandag anders gemaak het. Hy het ons nie besoek nie. Hy kan dit nie doen nie. Sien, sy eerste besluit hoe om homself te verklaar, dis hoe hy dit die tweede keer gedoen het. Dis hoe hy dit die derde keer sal doen, want hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dis reg. Glo julle dit? Amen. Nou, ek kon heel nag praat. Dis alreeds tyd vir my om af te sluit, maar ons sal dit ander aande insit. Ondersoek daar die skrifte wanneer jy hele huis toe gaan. Kyk of God dit beloof het. Kyk of dit die manier is. Wys my enige manier wat hy homself bekend gemaak het. Enige ander manier is daardie manier. Want die Bybel het verklaar dat hy 'n profeet sou wees. Nou, ek glo dat die Heilige Gees vandag op die kerk gekom het. Ek glo dat dit gekom om alles te herstel wat die afknyp en die voetgang en so voort afgebreek het hierdie donker eeue. Nou het dit opgebou totdat dit reg hierbo is in die koptyd nou. Want die aandligte is die belofte van die profeet dat dit sal lig word in die aandtyd. Beskawing het met die son gereis, die son het opgekom in die ooste en dieselfde son SON wat opkom in die ooste is dieselfde SON wat in die weste ondergaan. Ons het 'n somber dag gehad soos die Bybel gesê het, nog dag, nog nag genoem word, genoeg om by die kerk aan te sluit en om goed te doen en so voort, maar dit sal lig word teen die aandtyd. En dieselfde SEIN, Seun van God wat opgestaan oor kan die ooste oor die oosterse mense en sy seëninge en krag gewys het. Dit was 'n somber dag, maar nou aan die Weskus, as ons enigstens verder gaan, gaan ons weer terug na Suna, na die ooste en terug na die oostelike land. Nou ons is by die Weskus en die SEIN verskyn voor sy koms. En ook verskyning en koms is twee verskillende woorde sien. Hy verskyn nou in die kerk om homself lewendig te wys na 2000 jaar. Meneere, ons wil Jesus sien. Nou as julle gelowig is, hoeveel gelowiges is hier? As ek kan dit nie doen nie, ek kan hom nie bring nie, dit neem ons almal saam om dit te doen. Ek's net 'n deel van hom en jy's 'n deel van hom. Maar as jy siek en behoeftig is, ek jou broer en hulle, God het in die kerk geplaas, nou daar is 9 geestelike gawes wat in elke plaaslike liggaam ingaan.
tongues, interpretation of tongues and prophecies and so forth. Wat taal is But there uitleg van taal en 5 profesie en so voort, maar daar is 5 predestinated offices of the church. oorbestemde ampte van die kerk: apostel, profeet, leraars, pastoor en evangeliste. That's what God set in Dis the wat church. God in die kerk geplaas het, die Heilige Gees. Dis 'n ampt. Die Heilige Gees mag op een val vanaand in 'n taal praat en 'n ander een die profesie gee en so voort, en dan die volgende aand mag dit op iemand anders wees en iemand anders soos daardie. Dis plaaslike gawes in die liggaam om ons reg te hou. But in the church alone, 5 offices. Maar in die kerk alleen 5 ampte: apostels beteken sendelinge, apostels, profete, leraars, pastore en evangeliste. God plaas hulle in die kerk. Laat ons dit met ons hart glo deur hierdie bedieningsgawes, dat die groot God van die hemel Christus onder ons sal instuur vanaand, dat ons Jesus sal sien. Laat ons nou bid terwyl ons hoofde buig. Most gracious Father, to who we have come to dwell in His tent, to live here in the Genadige great Vader, na wie ons gekom het om in sy tent te woon, om hier te lewe in die groot ekonomie van God op and to aarde, be led en om here hier as gelei it te is word in soos heaven. dit in die hemel is. May the kingdom of God come and the Mag die will of koninkryk van God God be kom done en die wil van God among onder us ons tonight. geskied vanaand. Grant it, Skenk dit, Father. Vader. If just a few words from En you as or net 'n one paar word woorde van from u of you een after woord I've van quoted u, so many of nadat your ek promises soveel van tonight, u beloftes but vandaag just the people aangehaal are het, waiting to maar see net die mense wag om you to u say te sien, so. om so te sê, u woord sal dit bewys, Vader. Now, my Nou my words, I woorde, can ek kan only net say sê wat what u you gesê het, have maar nou, said. as u net sal sê But dis now die if you waarheid, just Here, say it's deur die the woord te truth, Lord, by bevestig, confirming dan the sal word, ons then hier we'll weggaan go waiting vanaand, here tonight. net soos hulle van Just like they Emmaus come from afgekom Emmaus, het. as we Soos asked ons in in our ons former vorige prayer, gebed gevra het, gesê het, saying, was "Let not ons our hearts harte burn nie within us." brandend in ons nie. Now, Father, I pray that while we're gathered together in the Nou next few Vader, minutes, bid ek dat you terwyl would ons do by these mekaar is binne die same volgende things paar minute, dat among u us hierdie tonight selfde dinge onder ons sal doen that you vanaand, did wat u 2000 jaar gelede 2000 gedoen het, before your voor die crucifixion, kruisiging, toe when u you op was on aarde earth. was. Then we'll Dan sal ons know weet that dat you u are the dieselfde same is gister, yesterday, vandag en tot in today, and ewigheid, forever, en and weet know dat daar there's geen no krag, geen power, tyd, geen no ouderdom, time, geen niks no is, age, wat no ooit ons nothing can ever herreese kill our Christus kan risen doodmaak. Christ. He's alive forevermore and has the Hy lewe keys vir of death ewig en and het die hell. sleutels van die dood en die hel, en giet die waters van die lewe vrylik uit vir wie ook al wil kom en drink. Skenk dit, Vader. Vergewe nou ons sondes en hou ons vas teen u sê as ware. Omvou ons met u teenwoordigheid en gee ons hierdie dinge waaroor ons vanaand gepraat het. In confirmation of your own word, in Jesus Christ's name, we ask it for God's Ter bevestiging van die glory eie and the woord, upbuilding in of Jesus His Christus church naam vra and ons those dit who are tot eer van sojourning God en die around opbou this van sy city. kerk en diegene wat in hierdie stad vertoef. Amen. In Jesus naam bid ons. Amen. Nou asseblief, wil jy 'n paar kaartjies uitgegee? Nou elke dag, ek reken hulle, Broer Bodes het vir ons verduidelik wat ons het, hoe ons maak. Ons kom elke dag af en gee die gebedskaartjies uit, as julle hulle wil hê. Die seun kom hier voor julle, hy kom in hierdie gebedskaartjies gee hulle uit aan enige iemand wat hulle wil hê. En dan van daar af weet niemand waar ons sal roep nie, want klein byeenkomste soos hierdie sou dit waarskynlik geen verskil maak nie. Maar wanneer jy groot byeenkomste het, sodat hulle saamdrom en mekaar omstamp en alles soos daardie, ons wil dit nie hê nie. Dis nie al lyk dit soos 'n arena, maar dis nou toegewy aan die koninkryk van God, dis 'n kerk. Ons is hier om eerbied en orde te hê en ons soek na die koms van die Here Jesus en sy teenwoordigheid onder ons en ons moet eerbiedig wees. Nou ek bedoel nie om nie die Here te prys nie, ek glo ook kwiste as hulle swyg sal die klippe onmiddellik uitroep, julle sien hulle. Ek glo in die aanbidding van die Here, maar ons moet voor hom kom in eerbied en in sy teenwoordigheid. Now, I believe Nou ek glo, was dit 1 tot 100 of hy het nie gesê daar was nie baie hier om voor kaartjies uit te gee nie. So ons roep net ons kaartjies 'n oomblik en dan ons, omdat hulle gebedskaartjies het en ons kry hulle uit die pad uit. En dan kan ons, hierdie dinge kom nie net in die dienste soos hier nie. Daar's 'n paar mense wat hier sit wat saam met my na dienste toe gaan, o goeiste. By die huis vertel dit van duisende en tiene van duisende dinge. Nie een keer het dit ooit gefaal nie, sal nooit nie, kan nie. Solank dit God is, kan dit nie val nie. Who has prayer card number 1? Kom ons roep, wie het gebedskaartjie nommer 1? Kyk waar dit is. Hulle kan. Gebedskaartjie nommer 1, nommer 2, gebedskaartjie nommer 2. Nou dit mag iemand wees wat doof is, iemand wat Spaans praat. Wie kan Spaans praat? 2, goed. 1, 2, kom net hier, laat ons net 'n klein rytjie hier maak, net vir 'n paar minute, net 'n gebedsrytjie kry. 1, 2, steek jou hand op wanneer ek jou nommer roep. 2, 3. Wie het 3? Gebedskaartjie nommer 3, hier oorkant, kom net hier. If you can't raise up now, we'll pack you over.
As julle nou kan opstaan, nie sal ons julle dra. Nommer 3, nommer 4, wie het 4? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, goed. 5, wie het 5? Goed, meneer. Nommer 6, nommer 7, nommer 7, ek het dit nie gesien nie. Ek's jammer, nommer 7, waar? Net daar. Luister nou baie goed, so ons sien partymaal wanneer hulle die diens verlaat sê, Brigham, ek vir my 'n brief skryf sê, ek is doof, niemand het my gesê nie, my nommer is groep, ek het nie daar opgekom nie. Jy hoef nie hierbo te kom nie, jy moet geloof hê, maar partymaal het iemand iets in hulle lewe gedoen wat veroorsaak het. Nou as jy bang is dat sonde uitgeroep word, beter jy wegbly uit die gebedsreis sien. Now, 7, 8, 9, 8, who has 8? Nou, 7, 8, 9, 8, wie het 8? Gebedskaartjie, goed. Hierdie dame hier, 9, wie het 9? Gebedskaartjie nommer 9. Hoe sê jy dit in Spaans, sê? 9. 9, 10, somebody probably got it and went home. 9, 10, iemand het dit waarskynlik gekry en huis toe gegaan. 10, nee, het jy 10 gehad, dame? 11, 11. Say, listen, friend. Die luister vriend, wanneer jy 'n kaartjie kom kry, moenie die kaartjie neem tensy jy dit gaan gebruik nie. Laat iemand anders dit kry wat dit wil hê, jy sien, om in die gebedsry te kom. Laat ons net 'n oomblik daar stop. Ons bid net hierdie hier. Nou, hoeveel hier binne het nie 'n gebedskaartjie nie? En jy wil hê God moet jou genees. Steek net jou hand op. Goed. Lyk asof dit feitelik oral is. Daarachter. Nou kyk, daar was een keer 'n vroutjie, sy het nie 'n gebedskaartjie gehad nie, maar sy het in hom geglo en sy het gesê, as ek net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek gesond gemaak word. Is dit reg? Wel nou, sy het hom aangeraak. Nou, hy het nie geweet wat haar probleem was nie, maar hy het gesê, wie het my aangeraak? Wie het my aangeraak? En Petrus dan bestraf en sê, wie het my aangeraak? Wel, almal raak hy aan. Hy het gesê, maar ek voel dat daar deeg, dis krag, ek het swak geword. Hy het gesê, deeg het van my uitgegaan. Wie het my aangeraak? En uiteindelik het hy rondgekyk oor die gehoor, totdat hy die vroutjie gevind het wat hom aangeraak het. Sy mag ver agter hier oorkant staan, en hy het haar vertel van haar bloedvloeiing en gesê haar geloof het haar gered. Hoeveel ken daardie storie goed? Nou luister nou mooi, hou dit in die skrif. As hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid, dan sê die Bybel, hierdie geestelik as julle pastore hier sal lees, sê die Bybel nie, hy is 'n hoëpriester net nou wat aangeraak kan word. Hierdie gevoel van ons swakhede nie, is dit reg? Hoe sou hy dan optree? As hy dieselfde hoëpriester is, sou hy op dieselfde manier optree, is dit reg? Hoeveel glo dit? Hy sou op dieselfde manier optree, dan raak jy hom aan met die gevoel van jou swakhede. Sê ek, Here, ek glo en ek wil hê U moet my genees. En ek weet daar iemand wat daar staan ken my nie, maar laat my U kleed aanraak. Vader God, wees my genadig. Nou hy het vir my gesê dat U dieselfde was en U is die Gees wat hier is, die een wat ons nie sien nie, maar ek glo dat ek 'n gelowige is en ek het U lief en laat my U kleed aanraak. Dan praat hy terug deur ons broer soos U het deur U seun en dan ek sal dit vir my bevestig dat U dieselfde Here Jesus is. Moet dit nie lieflik wees as hy dit gedoen het nie. Nou glo jy dit en kyk of hy dit nie sal doen nie. Glo jy dit? Net. Now, the first man coming, this is a man. Now, nou die eerste man wat kom, hierdie is 'n man nou, 'n man waarskynlik jonger as ek. Ek ken hom nie, het jy nog nooit in my lewe gesien en net 'n man. En ek veronderstel ons is vriendinge vir mekaar en nou dat die gehoor mag weet dat ons vreemdelinge is vir mekaar. Net so ons steek net jou hand op, net so sien dat ons vreemd is vir mekaar. Ek het hom nog nooit gesien sover ek weet nie, hy mag my iewers in dienste gesien het, as hy in ander dienste was of iets, mag hy my gesien het, maar om te sê, om hom te ken, kan ek nie. Ek weet niks van hom af nie, maar God ken hom wel, sien. Here's two people meeting for the first time in life. Nou hier is twee mense wat vir die eerste keer in die lewe ontmoet. En nou as daar iemand siek was en enigiets wat ek kon doen om hom te help, sou ek dit beslis doen. So ek sou hom help. Ek sou alles doen wat ek kon om hom te help. En as ek hom kon genees, sou ek dit beslis vinnig doen.
Maar genesing lê nie in my nie. Genesing is iets wat al reeds gedoen is. Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Elke sonde is vergewe toe Jesus aan die kruis gesterf het. Elke sondaar is vergewe net. As dit nie sou wees nie, sou God nou die hele wêreld vernietig. Dis die bloed van Jesus Christus soos 'n buffer wat die wêreld keer aan mekaar hou net nou. Maar eendag gaan daardie bloed weggeneem word en dan as jy sterf in jou sondes en nie daardie kwytskalding aanvaar nie, staan jy voor God as 'n sondaar. Sien, maar wat jou sondes betref, hulle is dit alreeds vergewe, maar jy moet dit aanvaar. En genesing is alreeds gedoen deur sy wonde, het Petrus gesê, het daar vir ons verlede tyd genesing gekom. Nou jy moet jou genesing aanvaar. Nou jou pastoor vertel jou daarvan. Broer Roberts kom verby en bid en lê hande op die mense en so voort soos daardie dis bevestiging. Nou sê vir hierdie man hier, as ek sou sê, meneer, wat is jou probleem? Hy sou my waarskynlik sê, en miskien is hy nie vir homself nie, miskien staan hy vir iemand anders. Miskien het hy finansiële probleme, miskien is dit huislike probleme. Miskien het hy iets in die lewe gedoen wat hom terughou, ek weet nie, hy staan net daar, hy's 'n man. Maar die Heilige Gees weet alles daarvan. As die Heilige Gees vir hom kan sê wat was, sal hy weet of dit reg is of nie, sekerlik. As hy vir hom sou sê wat sal wees, as hy vir hom kan sê wat was, hy weet of dit waar is of nie. Dan sou hy weet wat sy belofte sal wees, dit sal so wees, dit moet net so wees. Glo jy dit? Goed meneer, nou mag die Here jou versoek toestaan. Jesus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Meneer, ons wil Jesus sien. Ons lieflike Here, wie hier is in die vorm van die Heilige Gees, vertrou hy is op hierdie man, op my, en deur jou eie geloof in 'n goddelike gawe gestuur van God, gee die versoek, ek vertrou dit sal. Jou nie te ken nie, niks van jou te weet nie, totale vreemdeling, en as die Here vir my sal sê, waarvoor jy hier is op iets van jou, nou julle sê, wat hy, iemand daar buite sê, wat doen hy nou? Net presies wat Jesus gedoen het by die vrou by die put. Die Vader het my na Santa Maria toegestuur. Nou as ek hier, ek weet nie waarvoor nie, maar hier is die eerste persoon wat voor my opkom, so ek praat met hom, soos hy met die vrou by die put, is om kontak te maak met sy gees. Julle sê, nou wat is dit? Nou wag net 'n oomblik. Laat ons dit nou uitklaar. Ek het iets van daar buite af voel inkom, sien? Kyk, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Is dit reg? Hebreërs 4 het gesê die woord van God is skerper, kragtiger as 'n tweesnydende swaard, wat deurdring tot die murg van die been en 'n onderskeier van die gedagtes en die oorlegginge van die hart. Is dit reg, die woord van God, as julle in my bly en my woord in julle, sien wat ek bedoel, dit is die woord wat vlees geword het onder ons, sien, die woord. En daar die woord wat destyds daar was, wat nie kan verander nie, is dieselfde woord vandag. Wat dieselfde Messias sou verklaar, nie ek nie, maar hy, dieselfde Messias. Ek glo hierdie man glo dit. Ek gaan 'n bietjie nader staan in die mikrofoon, want partymal wanneer visioene kom dit, ek weet nie wat ek sê nie, dis net iewers anders julle sien. Kan julle my goed hoor, almal? Nou, ek weet nie of hy hom sal sê of nie, maar ek glo hy sal. Nou as ek mag gehad het om jou te genees, sou ek so maak, maar ek verklaar net aan jou, dat jy alreeds genees is as jy genesing nodig het, of wat ook al verkeerd is. Maar glo jy dat ek sy diensknegt is? Nou dis wat hy my gevra, die engel wat, sien, in daardie foto van daardie vuurkolom, hulle het dit nou hier sien jy daardie foto? Het jy dit op daardie foto gesien? Dit bly reg tussen my en jou, net nou. Het maagprobleme, het 'n operasie gehad. Dis waar, is dit nie? Glo jy? Ons wil Jesus sien. Nou ek kan julle nie nou sê wat hy gesê het nie. Dit was nie ek nie. Ek weet niks van die man af nie, wat dit ook al is, sal ek op die opnemer vind. Ek weet nooit wat ek vir hom gesê het nie, dit was ergens anders. Ek het iets sien gebeur, maar ek kon julle nou nie sê wat dit was nie, sien. Dit was hy. Waarom is dat aan die begin die dienste jy altyd kry dat iemand gesê het, hy het dit geraai? Ek het dit nie geraai nie. Jy raai nie dinge soos daardie miljoene keer volmaak nie. Hier, as jy dink, dit was 'n raaiskoot, net 'n oomblik. Kyk weer terug na my, meneer. Laat my net 'n oomblik sien. Ja, meneer. Maagprobleem. 'n Operasie. Dis reg. Dis reg.
Jy's nie van hier nie, jy's van Bakersfield. Dis reg. That's your wife sitting there. Sy vrou wat daar sit, sy is ook siek. Wil voor gebid word. Glo God kan vir my sê wat haar probleem is. Blaasprobleme. Dit reg? Steek jou hand op as dit waar is. Goed, meneer Eckley, jy kan terug aan huis toe. Julle word almal gesond. Jesus Christus maak julle gesond. Glo met julle hele hart. God seën julle. Jy sê hoe het hy sy naam geken? Wel, dit is dieselfde Messias. Kan julle nie sien nie? Nie ek nie, hy. Sal julle nou glo? Nou as julle wil sê prys die Here, kan julle dit sê. Prys die Here, sien. Nou God is 'n voorbeeld van aanbidding. Ons moet met ons hele hart glo. Aangename kennis, dame. Ek's 'n vreemdeling vir jou, ken jou glad nie, maar God ken jou. Glo jy as God vir my kan sê wat jou probleem is of iets op jou hart? Glo jy dat hy reg sal kom? Jy doen, ons is ernstig, dame, is 'n skade tot die dood, sien? 'n Donker skaduwee, het kanker gehad, operasie, maag, baie slegte toestand, dit is reg. Maar as jy God sal glo met jou hele hart, dis die enigste geleentheid, die enigste ding wat jy het om gesond te word. Daar het 'n paar malaatses by die poort gesit, een aan en hulle het gesê, as ons ingaan, dis dood daar binne, want hulle eet mekaar se kinders. Serieus, het hulle beleer. As ons hier sit, sterf ons, maar as ons afgaan na die kamp van die vyand, dan mag hulle ons spaar, sien? Maar ek sien daar die donker skaduwee oor jou. Nou, jy word nie gevra om af te gaan na die kamp van die vyand nie. Jy word gevra en verwag by die liefdevolle Vader se troon. Sal jy hom glo? Kom net 'n oomblik hier. Laat my jou hand neem. Hemelse Vader, terwyl die Heilige Gees hier is, hierdie boosheid wat hierdie vrou doodmaak, sy kan nie langer as 'n rukkie lewe nie. Mag die krag van Almagtige God hierdie vyand vervloek en mag sy lewe om die koninkryk van God ons wil. Vra ek dit in Jesus naam. Amen. God seën jou, moenie nou twyfel nie, gaan glo. Nou moet net geloof hê om te glo. As jy kan glo, is alles moontlik. Aangename kennis. Glo jy met jou hele hart? Jy weet ek ken jou nie, ons is vreemdelinge vir mekaar, maar God ken jou wel. Jy is nie hier vir jouself nie, jy is hier vir iemand anders, twee mense. Een van hulle is hier in Kalifornië, die ander een in Arkansas. Glo met jou hele hart, een met 'n oog, die ander een met liesprobleme. Glo met jou hele hart en hulle sal albei gesond word. Gaan glo. Amen. Dis reg. God seën jou. Ek glo. Do you believe? Just don't doubt. Glo jy moet net nie twyfel nie. Struck you, didn't it, sister? Het jou getref, het dit nie, suster? Veral toe ek kanker gesê het. Moenie vrees nie, jy het hom aangeraak. Wie het sy aangeraak? Die dametjie lê daar aan 'n velkanker toestand. Dit kom die hele tyd terug op haar. Dis reg, steek jou hande op. Glo jy? God seën jou. Vervloek is die ding. As jy genoeg geloof het om die swamp van sy kleed aan te raak, dat hy sou terugpraat deur my en vir my sê waarvan jy gepraat het, dan het jy geloof. Glo jy? Ek geloof in God. Meneer, ons wil Jesus sien. Dis hy, die lieflike een wat jou gered. Hier is hy net hier in die laaste dae, net voor die kerk ingeneem word, net hier wat homself bewys het, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dink net wat hy alreeds gedoen het. Wat hy alreeds gedoen het, is meer opgeteken as wat hy gedoen het. Think of it, exactly what the scriptures promise, because he Van ver terug in die vroeë kerk af. Dink daaraan, presies wat die skrifte beloof het. Want hy kon dit nie doen tot hierdie tyd nie. Nou, hou net die mense dop, wees baie eerbiedig. Waar jy ook al is, bid glo God. God sal dit vir jou skenk. Wil jy God genees jou van daardie beenprobleem? Het iets verkeerd met jou been? Glo jy met jou hele hart? Now what did she touch? Nou, wat het sy aangeraak? Sien, sy het hom aangeraak. Sien, daar is dit. Sien, moet net nie twyfel nie, dit sal gesond word. Nou, jy moet bly by dieselfde geloof wat jy nou het. As jy ooit jou geloof prys gee, sal dit terugkom. Hou net aan, glo dis al. Hou daar dieselfde geloof. Petrus het geloop solank as wat hy geglo het, maar toe hy begin twyfel het hy begin sink. Moenie dit nou doen nie. Jy het genoeg geloof daarvoor. Is jy oortuig dat Jesus Christus met ons is? Hier of daar buite, jy hoef nie gebedskaartjies te hê nie. Jy moet net geloof hê. Is hy nie dieselfde Messias nie? Ons het nog 'n dame hier op die platform.
laat ons net 'n oomblik met haar praat. Nou julle besef dat alles draai om. Nou om na my toe. Sien, as een persoon by die sonde se kleed aangeraak het, die seun van God laat swak word het, wat vir my is sonder gered uit genade, sien. Daniel het een visioen gesien, ontstel in sy kop vir baie dae. Nou julle kan julle voorstel wat dit aan jou doen. Wat probeer hy doen om julle almal te kry om hom te glo? Hy is hier, sy teenwoordigheid is hier. Maak nie enige verskil wat jou probleem is nie, glo hom. Moet dit nie betwyfel nie, net geloof. Kyk hier, suster, van die vibrasie van die Gees wat van jou afkom, is jy 'n gelowige. Dis reg, jy glo. Ek is 'n gelowige en ons staan hier vir ons eerste keer, reken ek, om te ontmoet in die lewe sover ek weet. Jy mag my eers in die dienste gesien het of iets, of is dit die eerste keer wat ons ooit ontmoet? Ons het al voor ontmoet, maar ek ken u nie. Nee, ek ken u nie. Goed. Natuurlik daar soveel mense wat die dienste op verskillende plekke bywoon, ek sou nie weet nie. Maar as die Here vir my kan sê waarvoor hy hier is of iets van jou, sou dit baie oortuigend wees dat hy alles daarvan weet, sou dit nie? Sou dit vir julle almal wees? Sien? Lyk na 'n gawe persoon en tog kan sy 'n bedrieger wees wat daar staan. As dit is, kyk net wat gebeur. Ons het hulle dit laat doen. Nee, dame siek. Sy het ook 'n maagprobleem, dis maagseer, baie senuweeagtige komplikasie net. Dit is reg. Baie siek. Glo hy sal jou genees? Is daardie dinge waar wat pas gesê is? Steek jou hand op as dit waar is. Nou, glo jy? Sy is so 'n gawe persoon, ek glo, ek sal nog 'n bietjie met haar praat. Natuurlik, meer jy praat, meer vertel dit, swakker word jy. Omdat jy so blykbaar goeie geloof het. Ek weet, jy weet, suster. Jou ma is ook siek. Glo jy kan vir my sê wat verkeerd is met jou ma? Dit bloeding in die ingewande, dis reg. Jou pa in die hospitaal, blaasoperasie. En jou man daar, hy het spat aan sy been, hy. Nou glo jy net en gaan. Goed, God seën jou. Kom glo nou met jou hele hart. Goed meneer, kom. Glo jy God kan daardie rugprobleem vir jou genees, jou gesond maak. Gaan net oor die platform sê, dankie Here Jesus ek. Goed meneer. Sê om net om na hierdie ander kant toe terug te kom, Paul, of na hierdie kant toe te kom, as jy sal. Jy weet meneer, hy het hartprobleme genees, net soos hy enigiets anders kan genees. Glo jy dit? Goed meneer, gaan net van die platform af sê, dankie Here dat u my genees en my gesond gemaak het. Nou julle natuurlik, enige iemand sien dat hy so styf is soos daar, sal jy die salwing van die Heilige Gees glo, as ek net hande op jou lê, jy gesond word? Jy goed. Kom hier net 'n oomblik. Ons hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus bid ek dat u hom gesond sal maak. Amen. Nou, moet jy dit nie betwyfel nie. Gaan glo nou en jy geloof. Kom, dis alles reg dame, kom reguit vorentoe. Goed. Jy sien hom agter, het 'n hartprobleem, fladdering, alles. Veral na jy geëet en gaan lê. Dis eintlik nie jou hart nie, dis 'n senuweetoestand. As jy 'n senuweeagtige hart het, nou as jy glo met jou hele hart sal die ding stop. Sal jou nie meer pla nie. Glo jy dit? Gaan dan uit die ry uit en sê, dankie dierbare God en word gesond gemaak. Dis 'n bloedtoestand, bloedarm, moedige bloed. Maar glo jy dat God jou oortapping kan gee vanaf Golgotha, aanvaar jy dit? Gaan, glo met jou hele hart en mag God. Glo al hier binne met julle hele hart. Meneer, ons wil Jesus sien. Besef julle vriende dat dit sy teenwoordigheid hier is? Is julle bewus daarvan? Ken julle daardie baie soete, nederige gevoel? Nou, hoeveel van julle is gelowiges nou weer? En glo dit met jou hele hart. Nou, ek wil julle vertel wat die Bybel hier sê, in die laaste opdrag wat Jesus aan sy kerk gegee het, het hy gesê, hierdie tekens, ek het iets anders sien gebeur daarachter. Daardie neerprobleem, dat het jou verlaat, vergeet net daarvan. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, terwyl die Heilige Gees nou teenwoordig is en hy genees wil word. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Is dit reg? Nou lê jou hande op iemand wat langs jou sit. Lê net jou hande op iemand wat langs jou sit. Nou, jy moenie vir jouself bid, jy bid jy vir hulle, want hulle bid vir jou sien. Laat ons nou bid dat God almal in die plek sal genees. Our Heavenly Father, I'm offering my prayer for these who are Hemelse here Vader, tonight ek bid my that is gebed in vir hulle need. wat hier is vanaand,
wat behoeftig is. Hulle het hulle hande op mekaar gelê. U is altyd teenwoordig om te genees. We cannot doubt you, Lord, no more. You are here. We know that then people Ons kan u nie meer betwyfel nie, Here, u is hier. Ons weet dat daardie mense dit nie kan doen nie. Ek dit ook nie kan doen nie. Ons is almal bewus dat dit God onder ons is, die groot Vader God in die vorm van die Heilige Gees. The great Jehovah. Die groot Jehova is in ons midde. Hy het gesê toe hy hier was in die vorm van die Here Jesus, het hy gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Gebed van geloof sal die siekes red en God sal hulle oprig. As hulle gesondig het, sal dit hulle vergewe word. Oh God of heaven, forgive our O unbelief. God van die hemel, vergewe ons ongeloof. Ons weet dis die enigste sonde wat daar is, die sonde van ongeloof. En mag die Heilige Gees so op elke persoon kom net nou, dat hulle nie meer ongelowig sal wees nie. Because of the presence of Christ tonight. Gevolg van die teenwoordigheid van Christus vanaand, wat homself lewend vertoon na 2000 jaar. Die woord self wat hier onder ons staan, in ons wat sy woord manifesteer. Satan, you who have made Dan these jy wat people hierdie sick, mense siek gemaak het, hulle liggame beseer het, hulle getuister het, jy is 'n verslaane wese. Our Lord Jesus Christ defeated Ons Here you at Jesus Calvary. Christus het jou verslaan op Golgotha. Jy is verslaan. Jy het glad nie enige krag nie en ons kom gelowig met ons geloof oop vir God. Verlaat elkeen van hulle. In the name of Jesus Christ, come out of this audience. In die naam van Jesus Christus, kom uit hierdie gehoor uit en mag hulle huis toe gaan en vry wees van alle siekte en beproewinge. Now with our heads bowed, as you continue Met ons hoofde gebuig terwyl julle aanhou bid, is daar 'n sonder of 'n man, vrou, seun of meisie hier wat Christus nie ken as jou verlosser nie en jy glo dat hierdie aksie van die Heilige Gees volgens die woord van God is en jy wil gered word, sal jy hier oploop rondom hierdie altaartjie vanaand en my jou hand laat skud en saam met jou bid. Sal jy net nou opkom, staan net op uit jou sitplek. Ek hou nie te veel van oorreding nie. As die Heilige Gees nie met sy werke kan oorreed nie, dan help dit glad nie dat ek oorreed nie. Maar as jy bewus is dat jy nie reg met God is, ek wil hê ons moet vir jou bid. Ons is hier om dit te doen. Ons is die publieke diensknegt van die Here Jesus Christus. Ek en hierdie prediker hier saam is hier om julle te help, om julle te onderrig hoe om Jesus as julle verlosser te vind. En julle sou wil kom nou vorentoe terwyl ons net daar 'n lied neer wat hy daar speel amper oortuig. As jy vir ons 'n akkoord daarvoor sal gee, broer. En terwyl elke Christen in gebed nou en omdat die teenwoordigheid van die Heilige Gees, His main object is to save somebody. sy hoofdoel is om iemand te red, iemand gered te kry. Nou terwyl ons hoofde gebuig het, almal wat nou vir mekaar bid. Almost persuaded now to believe. Almost persuaded Christ to receive. Seems now. Won't you come while we're waiting now? Now, if you're not under the blood of Christ, Sal jy nie kom terwyl ons nou wag nie? Nou as jy nie onder die bloed van Christus is nie, hoe kan jy staan en sien dat die werk van God in die Bybel vertel word? being made manifest here among us, and then Wat hier onder ons gemanifesteer word en dan wegstap sonder om hom te ken? Sal jy nie kom nie, ons nooi jou nou. just once more while we hum it, all of us together. Een keer terwyl ons dit neerhê, almal van ons saam. You think you don't know what you're thinking about? Certainly, I can see it right here. Nou, dink jy weet nie waarin jy dink nie? Sekerlik, ek kan dit net hier sien. Don't doubt no more. Come while Moenie meer twyfel nie, kom. Waarom op 'n verboureerde manier lewe? Kom wees seker, want dit mag te laat wees môre. Hierdie mag jou laaste dag op aarde wees. Believe now and come, won't you? Glo nou en kom, sal jy nie? Now with our heads bowed again. Nou met ons hoofde weer gebuig. Everybody praying, every Christian now. God bless you. I'm praying with you and pray that God will save you, heal you and make you well, give you health and strength.
Almal wat bid, elke Christen nou, God seën julle. Ek bid saam met julle en bid dat God julle sal red. Julle sal genees en julle sal gesond maak. Julle gesondheid en krag sal gee. Seems now some soul to say, go, Spirit, go thy way. How could you find a more convenient day? Hoe kan jy 'n geriefliker dag vind, geriefliker as wat hierdie is met sy teenwoordigheid hier, wie selfs weet wat jy dink? Oh, I'll call. Our Heavenly Father, Hemelse Vader, vir u teenwoordigheid is ons dankbaar. En hierdie arenetjie hier vanaand, waar basketbal miskien gespeel word in oefeninge van die weermag. You're also drilling and training soldiers tonight, Lord, of the great U salvation lei ook army soldate of op en God. laat hulle marseer vanaand, Here, van die groot heilsleer van God. Laat hulle in geloof marseer om te glo, soos om hier uit te gaan as ware sielewenners, wat die telefoon sal gebruik. In die buurt sal skakel en die mense inkry, hulle inbring, hulle wat nie Christene is nie, hulle wat siek en beproef is. Vader, ek bid dat elke persoon wat in hierdie kamer inkom wat siek of beproef is, genees sal word. En elke sondaar wat deur hierdie deure gaan, glad nie enige vriende sal hê totdat hulle na u toe kom nie. Dat elke gelowige wat in hierdie deure inkom gedoop sal word met die Heilige Gees en groot tekens en wonders gedoen mag word, Here. Ons dank u, Here. After 2000 years, we see the infallible Na proof 2000 jaar sien ons die onfeilbare bewys dat ons Jesus nog steeds kan sien. Hy verskyn in ons midde net voor sy koms. Hy maak sy verskyning in sy kerk. Die laaste teken wat hy voor die Jode gedoen het en hy klaar was met hulle, die laaste teken wat hy gegee het voor die heidene klaar is. Dit word gewys. Weet, dit was die laaste teken wat Abraham gekry het voor Sodom verbrand het. Dis die laaste teken. Ons besef dat die predikers daar buite in Sodom is vanaand groot herlewings wat aangaan deur Chicago oor die wêreld heen, groot tekens en wonders vind plaas, predikers wat preek, hulle harte wat uitroep, pastore wat pleit en smeek. Wonders wat gedoen word deur die Heilige Gees dwars deur die wêreld, genesingstekens, wonders. God, u stuur nooit hierdie dinge, u stuur nooit 'n oordeel voor u eers waarskuwing stuur nie. En ons sien dat die waarskuwingssignaal laat sak is, die rooi lig flits. Oh God, may men and women be concerned about one another. God, mag mans en vroue besorg wees oor mekaar, mag hulle besorg wees oor hierdie verkeerde geslag mense wat vergaan, wat hier van die pad afgaan sonder om God te ken, en sonde sal sterf. O, wat 'n verskriklike ding sal dit daardie dag wees wanneer hulle die geween en geweeklag hoor. Daar sal nooit weer 'n geleentheid wees wat hulle ooit sal sien. Vader, as die president na hierdie stad toe sou kom vanaand, sou die vlaag huis wees, die blomme sou deur die strate gestrooi wees en daar sou 'n eislike groot feesviering wees. Maar Here, u kom na die stad in die vorm van die Heilige Gees. O God, u moet soek en trek en bedel en oorreed vir mense om gereed te maak om hemel toe te gaan. Wat 'n dag waarin ons lewe, Here. Ons bid nou dat u groot genade by ons sal bly. Seën hierdie predikers in hulle kerke. O God, steek altyd sy herlewing aan in elkeen van hulle, Here, totdat die herlewingsvuur dwars deur die vallei brand. Skenk dit, Vader, ons is u diensknegte. Ontvang ons, vergewe ons vir ons traagheid, ons vyandigheid, maar vergewe ons, Here, van ons nalatigheid. Ons bid dat u ons net sal vergewe en ons sal help soos ons voortreis. Mag die Gees elke aand dieper en sterker kom, groter tekens en groter wonderwerke gedoen word voor ons aand na aand, Here, totdat die mense dit vir hulle onweerstaanbaar sal wees. Ons weet, Here, dat u in u woord gesê het, almal wat die Vader my gegee het sal kom, en wanneer daardie lig oor daardie voortbestemde staat flits, van iets plaas, soos daardie arme owerspelige vroukie waarvan ons vanaand gepraat het. Sy was siek en sat vir die manier waarop hulle opgetree het, sover ons weet, het sy aan niks behoort nie, maar sy is voorop gesien deur God. En sodra sy daardie lig sien flits, het selfs voor die priesters van daardie dag, wat nie geweet het wat dit was nie. Die blinde man, toe hy sy sig ontvang het, het hy gesê, as 'n vreemde ding, julle is die leiers van die dag en tog weet julle nie waarvandaan hierdie man kom nie, en hy doen hierdie dinge.
Here, so is dit vandag. Ek bid dat U ons sal roer, Here. O God, skud ons, want hierdie is die afsluitingsuur. Skenk dit, Here. Ons vertrou nou alle dinge aan U toe, om die koninkryk van God te ontbou. In Jesus' naam, amen. Till we meet, till we meet. All right, brother pastor. Till we meet. Now your pastor. Vir julle pastore hier sal die diens van hier af neem. Ek hoop om julle môre aan te sien. Kom vroeg, kry julle gebedskaartjies en maak gereed vir die diens môre aan. Broer pastoor.